Miljonair, verpletter deur die verlies van sy dogter, besoek die begraafplaas waar sy 'n jaar gelede begrawe is. Deur sy trane praat hy met die grafsteen, totdat hy 'n klein handjie op sy skouer voel. Toe hy omdraai, gebeur die onmoontlike. Voor hom staan die dogtertjie wat hy geglo het hy vir altyd verloor het. En toe sy met 'n beweerige stem sê, "Pappa, ek lewe," stort sy wêreld in duie met skok en hoop. Die wagkamer van die Constantia Mediklinisch, een van die mees gesogte hospitale in Kaapstad, was leeg, behalwe vir een man. Kobus de Villiers, 42 jaar oud, het heen en weer gestap, sy bleek gesig 'n skrille kontras met sy onberispelike Italiaanse pak. Sy hande het effens gebewe terwyl hy vir die 10de keer in 5 minute na sy horlosie gekyk het. "Meneer de Villiers." Die verpleegster se stem het hom skielik laat omdraai. "Die dokter wil graag met u praat." Kobus het die verpleegster deur die glimmende gange van daardie hospitaal gevolg waar slegs die rykstes van die Kaapse samelewing behandel kon word. Sy hart het woes geklop. Dit was byna 10 uur sedert sy vrou, Anneliese, met die premature geboorte van hul tweeling begin het. Hendrik Louw het by die deur van die operasietafel gewag, sy uitdrukking ernstig agter die masker. "Hoe gaan dit met hulle?" het Kobus gevra, sy stem wat breek. "Meneer de Villiers," het die dokter begin en sy masker afgehaal. Dit was 'n uiters ingewikkelde prosedure. "U vrou het 'n ernstige bloeding gehad en het tydens die geboorte haar bewussyn verloor." Kobus het gevoel hoe die grond onder sy voete wegraak. "En my dogters?" Die dokter het 'n pynlike oomblik stil gebly voordat hy voortgegaan het. "Een van die babas is met ernstige asemhalingskomplikasies gebore. Ons het alles gedoen wat ons kon, maar..." Hy het nie die sin voltooi nie, net sy kop geskud. "Nee," het Kobus gemompel, terwyl trane vrylik oor sy gesig gestroom het. "En Anneliese? Sy is gestabiliseer, maar in 'n delikate toestand. Die ander baba is in die broeikas, ook onder waarneming." Die volgende paar uur het soos 'n waas vir Kobus verbygegaan. Vorms is te midde van trane onderteken, besluite in 'n toestand van skok geneem. Die hoofsuster Tannie Sari, 'n dame met grys hare en 'n deernisvolle blik, het haar hand op sy skouer geplaas. "Miskien is dit beter om nie die baba wat oorlede is te sien nie, meneer de Villiers. Bewaar 'n rustiger herinnering." In sy verdwaaste toestand het Kobus net ingestem. Hoe kon hy die aangesig van 'n dogter wat hy nie eens leer ken het nie, trotseer? 3 maande later het Kobus se lewe heeltemal in duie gestort. Anneliese, wat nooit ten volle van die geboorte herstel het nie, het aan hartkomplikasies beswyk wat nie betyds opgespoor is nie. Die dokters het dit 'n stille gevolg van die traumatiese geboorte genoem. Kobus se besigheidsryk, de Villiers Konstruksie, een van die grootste konstruksiemaatskappye in die land, is byna uitsluitlik deur die raad bestuur. Die eens meedoenlose uitvoerende hoof het nou al sy tyd aan sy enigste oorlewende dogter, Anja, gewy. Die Herehuis in Constantia, een van die mees eksklusiewe woonbuurte in Kaapstad, was daagliks getuie van die onvoorwaardelike liefde tussen pa en dogter. Werknemers het opgemerk hoe die baas, voorheen bekend vir sy koelbloedigheid in besigheid, heeltemal verander het in die teenwoordigheid van die dogtertjie. "Kyk, pappa. Ek het 'n prentjie van ons geteken." Anja, nou 5 jaar oud, het trots haar skepping gewys. Kobus het geglimlag, sy oë waterig. Anja het dieselfde intense groen oë as Anneliese gehad, wat beide 'n troos en 'n daaglikse marteling was. "Dis pragtig, my prinses," het hy geantwoord en die tekening versigtig in 'n spesiale leergebere waar hy elke kunswerk van sy dogter versamel het. "Ons gaan dit in die galery ophang." Die galery was 'n lang gang in die Herehuis waar tientalle van Anja se tekeninge geraam was, asof dit onskatbare kunswerke was, en vir Kobus was dit inderdaad so anders as ander magnate wat skaars hul eie kinders geken het, was Kobus 'n konstante teenwoordigheid in Anja se lewe. Hy het voltydse kinderoppassers en private onderwysers afgedank. Dit was hy wat haar skool toegeneem het, met huiswerk gehelp het, en stories voor slaaptyd vertel het. Sy selfoon, voorheen 'n onontbeerlike werksinstrument, het nou hoofsaaklik gedien om elke oomblik van sy dogter in foto's en video's vas te lê. "Het ons vandag makaroni met kaasous, chef Anja?" het Kobus gevra en 'n klein voorskootjie vir sy dogter aangesit terwyl hulle voorberei het om saam te kook, 'n aktiwiteit wat hulle minstens 1 keer per week gedoen het, tot die verbasing van die huishoudster, Tannie Griet. "In my 40 jaar wat ek in huise werk, het ek nog nooit 'n ryk man gesien wat weet waar die kombuis is nie, wat nog te sê saam met sy dogter kook,"
het sy aan die ander bediendes gesê. Op daardie sonnige Sondagmiddag het Kobus 'n oproep ontvang wat alles sou verander. Stefan Botha, sy sakevernoot en enigste ware vriend, het benoud geklink. Kobus, ons het 'n ernstige probleem met die Sentirai City-projek. Die grond het besoedeling getoon wat nie in die aanvanklike ontledings verskyn het nie. Ons het 'n onmiddellike besluit nodig, anders gaan ons miljoene verloor. Kobus het gehuiwer en na Anja gekyk wat in die tuin van die herehuis met haar hond, 'n golden retriever genaamd Karamel, gespeel het. Ek kan nie, Stefan. Anja. Ek verstaan jou toewyding, my vriend, maar dis net 2 uur. Dis jou maatskappy wat op die spel is. Neem Anja na jou suster se huis. Elise is op reis, het Kobus geantwoord en aan alternatiewe gedink. Na baie aandrang het Kobus ingestem. Hy het Tannie Griet geroep en gedetailleerde instruksies gegee. Ek is hoogstens binne 2 uur terug, het hy gesê en Anja se voorkop gesoen. Papa moet 'n vinnige probleem oplos, maar sodra ek terugkom, maak ons daardie boomhuis klaar, okay? Beloof jy, papa, het Anja gevra, haar groen oë identies aan haar ma se, wat hom met aanbidding aangekyk het. Ek beloof, my liefie. Ek sal nooit 'n belofte aan jou breek nie. Die vergadering by die kantoor van De Villiers Konstruksie het langer geduur as wat verwag is. Kobus het elke 5 minute na sy horlosie gekyk, angstig om huis toe te gaan. Toe hulle uiteindelik 'n oplossing bereik het, het 3 uur reeds verbygegaan. Hy het met sy Porsche teen 'n hoër spoed as die toegelate perk deur die strate van Kaapstad gery toe sy selfoon lui. Meneer De Villiers. Tannie Griet se stem was onherkenbaar, onderbreek deur snikke. Kom vinnig, asseblief. Kobus se bloed het in sy are verkoel. Wat het gebeur, Griet? Is Anja okay? Die huis. 'n Kortsluiting die brandweer. Kobus het nie eers gewag dat sy klaarmaak nie. Hy het nog vinniger versnel, verkeersligte, toeters en skeldwoorde van ander motoriste geïgnoreer. Toe hy om die hoek van sy straat draai, het die gesig hom verlam. Sy herehuis was gedeeltelik in vlamme gehul, 3 brandweerwaans voor en 'n skare nuuskieriges wat saamgedrom het. Kobus het sy motor in die middel van die straat gelos en na die huis gehardloop, net om deur 2 brandweermanne teruggehou te word. Anja, het hy geskree en gestoei. My dogter is daar binne. Tannie Griet, haar gesig bedek met roet en trane, het wankelend nader gekom. Ek het probeer ingaan, meneer Kobus probeer om by haar kamer uit te kom, sy het 'n middagslaapie geneem. Die huishoudster kon nie verder praat nie en het in trane uitgebars. Laat my deur, het Kobus geskree, terwyl die brandweermanne hom stewig vasgehou het. Meneer, dit is onmoontlik om nou in te gaan. Die dak is besig om in te stort, het die bevelvoerder van die operasie verduidelik. Ons het manne daar binne wat soek. Die volgende paar uur was 'n lewendige nagmerrie. Kobus, wat op die sypaadjie oorkant die gedeeltelik verwoeste herehuis gesit het, het gekyk hoe die brandweermanne werk en vasgeklou aan 'n draadjie hoop wat met elke minuut verdwyn het. Toe 'n brandweerman uiteindelik uit die huis kom met 'n klein, bedekte liggaam, het Kobus eenvoudig ineengestort, sonder krag om selfs te huil. Al die geld, al die mag, al die invloed van Kobus De Villiers was nie genoeg om sy klein Anja te red nie. Die ryk wat hy gebou het, die fortuin wat hy bymekaar gemaak het, alles het nou heeltemal betekenisloos gelyk. Binne 'n paar jaar het hy sy hele gesin verloor. Eers Anneliese en een van die tweeling by geboorte, nou Anja, 'n jaar het verbygegaan. Die herehuis is herbou, nie omdat Kobus dit wou hê nie, maar omdat Stefan daarop aangedring het dat hy 'n plek nodig het om te woon. Anja se kamer het ongeskonde gebly, presies soos dit voorheen was, soos 'n heiligdom. Kobus het selde daarin gegaan, die pyn was ondraaglik. Die sakeman wat eens 'n ryk beveel het, 'n skaduwee geword. Hy het professionele verpligtinge nagekom uit plig, die minimum nodige gepraat en op outomatiese piloot geleef. Op Sondag het hy godsdienstig die Helderberg gedenktuin besoek, waar Anneliese en Anja gerus het, en Ryker sonneblomme, sy dogter se gunsteling blomme, gebring. Op daardie Sondagoggend, soos op al die ander die afgelope jaar, het Kobus voor Anja se marmergrafsteen gekniel en die reeds verlepte sonneblomme wat hy by die nabygeleë blommewinkel gekoop het, neergesit. Hallo prinses, het hy gemompel, soos hy altyd gedoen het. Papa mis jou. Die huis is so stil sonder jou. Terwyl hy saggies met die grafsteen gepraat en sy dogter van sy week vertel het, het Kobus 'n teenwoordigheid agter hom gevoel.
Hy het stadig omgedraai en sy hart het byna gaan staan. 'n Dogtertjie van ongeveer 6 jaar oud het hom 'n paar meter verder dopgehou. Gekrulde blonde hare, intense groen oë. Dieselfde oë as Anja. Dieselfde oë as Anneliese. Kobus het verskeie kere geknip, oortuig dat hy hallusineer. Die dogtertjie het 'n huiwerige tree in sy rigting gegee en 'n klein, beweerige hand uitgesteek. "Is jy my pappa?" het sy gevra, haar stem skaam, maar met 'n verrassende oortuiging. Die wêreld het opgehou draai. Werklikheid en fantasie het in 'n warrelwind vermeng. Kobus het gevoel hy kon nie asemhaal nie. "Anja," het hy gefluister, sy stem wat breek. Die dogtertjie het haar kop negatief geskud, terwyl trane oor haar engelagtige gesig gestroom het. "Nee," het sy saggies geantwoord. "Ek is meer jou ander dogter." Kobus het roerloos bly staan, asof hy deur weerlig getref is. Sy gedagtes kon nie verwerk wat hy pas gehoor het nie. Die dogtertjie, Mia, het sy gesê, het steeds 'n paar meter van hom afgestaan, 'n uitdrukking van verwagting en vrees op haar gesig. "Dis nie moontlik nie," het Kobus gemompel en sy bewende hand na die kind uitgesteek, sonder om haar werklik aan te raak, asof hy bang was sy sou by aanraking verdwyn. "Jy kan nie, jy is oorlede in die hospitaal." Oom Mornie het die dogtertjie geroep en na 'n man gedraai wat die toneel van 'n afstand dopgehou het. 'n Middeljarige man, geklee in 'n eenvoudige, maar netjiese pak, het stadig nader gekom. Sy gesig het 'n mengsel van senuweeagtigheid en vasberadenheid getoon. "Meneer De Villiers," het hy begin en sy hand uitgesteek. "Ek is Morne Pinaar, 'n prokureur. Ons moet oor iets baie ernstig praat." Kobus het na die uitgestrekte hand gekyk en toe weer na die dogtertjie. Sy gedagtes was in 'n warrelwind. "Waaroor gaan dit?" het hy gevra, sy stem hees. 'n Siek soort grap." Morne het gesig. "Ek verstaan u reaksie, meneer. Glo my, ek het maande lank elke detail nagegaan voordat ek besluit het om u op te spoor. Ek stel voor ons praat op 'n meer gepaste plek." Kobus het gehuiwer. 'n Deel van hom wou hierdie mense wegstuur, om self beskerm teen die pyn wat hierdie surrealistiese situasie veroorsaak het. Maar hy kon nie sy oë van die dogtertjie afhou nie. Daardie oë, hulle was presies soos Anneliese se. Soos Anja se. "Daar is 'n kafee hier naby," het Kobus uiteindelik gesê en met moeite opgestaan. Sy bene het soos lood gevoel. 20 minute later het hulle by 'n afgesonderde tafel in 'n stil kafee naby die begraafplaas gesit. Die dogtertjie het 'n warm sjokolade gedrink, terwyl Morne 'n paar dokumente op die tafel georganiseer het. Kobus kon nie ophou om na haar te staar nie. "Meneer De Villiers," het Morne begin, "wat ek u gaan vertel, gaan ongelooflik klink, maar ek vra dat u tot die einde luister." Kobus het stil geknik, sonder om sy oë van die dogtertjie af te haal. "Mia is wettig aangeneem deur my neef en niggie, Willem en Susan Fourie, toe sy net 'n paar weke oud was. Hulle kon nie kinders hê nie en het die nuus ontvang dat daar 'n pasgebore baba beskikbaar was vir aanneming nadat sy by die Constantia Mediklinies agtergelaat is." "Agtergelaat," het Kobus onderbreek, sy stem 'n mengsel van verwarring en verontwaardiging. Morne het 'n gebaar gemaak en om geduld gevra. Dit was die amptelike inligting destyds. Willem en Susan het Mia met al die liefde in die wêreld grootgemaak. Hulle was onderwysers in die openbare stelsel, eenvoudige mense, maar met goeie harte. Die dogtertjie het geglimlag toe sy die name van haar aanneemouers hoor, maar haar oë was waterig. Ongelukkig, het Morne voortgegaan, het Willem en Susan 3 maande gelede 'n motorongeluk gehad. Hy het gehuiwer en na die dogtertjie gekyk. "Hulle het nie die beserings oorleef nie. As die familie se prokureur en Mia se peetpa, het ek haar tydelike voogtyskap aanvaar terwyl ek bureaukratiese sake afgehandel het." Kobus het 'n steek van deernis vir die kind gevoel. Om ouers so jonk te verloor, hy het daardie pyn goed geken. Tussen Willem en Susan se dokumente het ek Mia se aannemingsproses gevind. Iets het my aandag getrek, daar was teenstrydighede in die datums, besonderhede wat nie geklop het nie. Ek het begin ondersoek instel en iets buitengewoons ontdek. Morne het 'n leer oopgemaak en 'n afskrif van 'n mediese verslag uitgehaal. Daardie nag van die geboorte was daar 'n verloskundige noodgeval. Die vrou het ernstige komplikasies gehad, soos u seker onthou. Die tweeling is in kritieke toestande gebore en is gelyktydig deur verskillende mediese spanne behandel. Kobus het sy oë toegemaak, die herinneringe van daardie nag wat soos 'n warrelwind teruggekom het.
Een van die babas, die een wat u glo oorlede is, het eintlik 'n hartstilstand gehad. Na minute se pogings het die span daarin geslaag om haar by te bring, maar haar toestand was ernstig. Sy moes dringend oorgeplaas word na die neonatale intensiewe sorgeenheid van die Rooikruis Kinderhospitaal, wat meer gevorderde toerusting gehad het. Dit kan nie waar wees nie, het Kobus gemompel en duiselig gevoel. Die dokter het vir my gesê sy het dit nie gemaak nie. In die verwarring is leers omgeruil, het Mornie verduidelik en meer dokumente gewys. 'n Katastrofiese administratiewe fout het die dogter as oorlede geregistreer, terwyl 'n ander kind, wat daardie nag werklik nie oorleef het nie, verkeerdelik geïdentifiseer is. Kobus het 'n vlaag van naarheid gevoel. Sê jy vir my ek het 'n kind begrawe wat nie my dogter was nie? Nee, meneer De Villiers. U en u vrou het gekies om nie die liggaam te sien nie. Onthou, 'n doodsertifikaat is uitgereik, maar daar was geen tradisionele begrafnisdiens nie. Die herinneringe van daardie dae het in flitsse teruggekom. Anneliese verpletter, albei in skok, wat dokumente onderteken het sonder om regtig te verstaan wat hulle doen. Toe meer weke later herstel het die hospitaal se maatskaplike dienste na die ouers gesoek. Aangesien sy in die stelsel as agtergelaat geregistreer was, is sy vir aanneming gestuur. Dis absurd, het Kobus uitgeroep en op die tafel geslaan. Hoe kan so 'n groot fout gebeur? Hoekom het niemand ons gesoek nie? Die hospitaal het geglo dat julle geweet het die baba het nie oorleef nie. Dit was 'n verskriklike fout, 'n reeks administratiewe en kommunikasiemislukings tydens 'n noodgeval. Mia, wat tot dusver stil was, het met haar diep groen oë na Kobus gekyk. My ouers, die wat vir my gesorg het altyd vir my gesê ek is spesiaal, dat ek gekies is. Hulle was baie lief vir my. Die kinderlike stem, so soortgelyk aan Anja se, het Kobus se hart laat saamtrek. Ek is seker hulle was, kleintjie, het hy geantwoord, sy stem gebroke. Toe ek hierdie fout begin vermoed het Mornie voortgegaan, het ek 'n private laboratorium gehuur om 'n dienstoets te doen. Ons het 'n haarkwas van Mia gebruik en ek het toegang gekry tot monsters wat in die hospitaal se biologiese bank gestoor is, van die dag van die geboorte. Hy het 'n verseelde koevert aan Kobus oorhandig. Die resultate laat geen twyfel nie, meneer De Villiers. Mia is u biologiese dogter, identiese tweeling van Anja. Kobus het die koevert met bewende hande oopgemaak. Syfers, grafieke, wetenskaplike terme het voor sy oë gedans, maar een sin het uit die bladsy gespring. Waarskynlikheid van vaderskap, 99,9999%. My hemel, het hy gemompel en sy mond met sy hand bedek. Ek weet dit is 'n geweldige skok, het Mornie gesê. Maar daar is nog iets wat u moet weet. Mia het van haar biologiese geskiedenis uitgevind toe sy dokumente gevind het wat ek ontleed het. Sy het daarop aangedring om haar regte pa te ontmoet. Toe sy van Anja en die brand te hore kom wel, het sy nog meer vasberade geword. Kobus het na die dogtertjie gekyk, wat nou skaam met die lepel van haar warm sjokolade gespeel het. Ons het u vir 'n paar weke by die begraafplaas dopgehou, het Mornie erken. Mia wou seker maak sy is gereed vir hierdie ontmoeting. Het jy my dopgehou, het Kobus direk aan die dogtertjie gevra. Mia het geknik en bietjie skaam. Ek wou sien hoe jy lyk. Of jy soos ek lyk. Of jy 'n goeie mens is. En wat het jy gedink, het Kobus gevra en sy stem versag. Ek het gedink jy lyk baie hartseer, het sy met die tipiese opregtheid van kinders geantwoord. En dat jy baie lief was vir jou dogter, want jy het altyd met haar gepraat, selfs al was sy nie daar om te antwoord nie. Die trane wat Kobus teruggehou het uiteindelik oorgeloop. Sy was soos jy, het hy saggies gesê. Identies. Sy het jou oë gehad, jou glimlag. 'n Swaar stilte het oor die tafel neergedaal, slegs onderbreek deur die geluide van die kafee rondom hulle. Wat gebeur nou, het Kobus uiteindelik gevra. Wettiglik, het Mornie geantwoord, is Mia u biologiese dogter. Die aannemingsproses was op 'n fout gebaseer. Tegnies het u die reg om toesig aan te vra. En as ek nie wil nie, het Kobus gevra en die dogtertjie se reaksie fyn dopgehou. Mia se gesig het in 'n uitdrukking van diep seerkry vertrek, en Kobus het vinnig bygevoeg, wat ek bedoel is, wat as Mia nie saam met my wil kom nie? Sy het ouers gehad wat haar liefgehad het. Ek is niemand in haar lewe nie. Mornie het effens geglimlag. Eintlik, meneer De Villiers, was dit Mia wat daarop aangedring het om u te ontmoet. Vandat sy die waarheid weet, het sy oor niks anders gepraat nie.
Kobus het na die dogtertjie gekyk, wat hom nou met verwagting aangekyk het. Is dit waar, Mia? Die dogtertjie het skaam geknik. Kan ek jou 'n geheim vertel, het sy gevra. Kobus het na haar toe geleun. Natuurlik. Ek het altyd geweet daar is iets anders aan my, het sy in 'n lae stem gesê. Ek het altyd gevoel asof 'n deel van my ontbreek. Toe ek uitvind ek het 'n tweelingsuster, het ek verstaan hoekom. Kobus het gevoel asof sy hart terselfdertyd vergrys en gevul word. Wil jy ons huis leer ken, het hy gevra amper sonder om te dink. Mia se oë het opgehelder. Kan ek regtig? Natuurlik kan jy dus ook jou huis. Moet ek my goed bring? My boeke. My opgestopte hasie, worteltjies. Die eenvoud van die vraag het Kobus vir die eerste keer in 'n jaar laat glimlag. Natuurlik. Ons kan alles gaan haal wat jy wil hê. Morne het sy keel skoongemaak en albei se aandag getrek. Uiteraard sal ons wettige sake moet oplos. Die hospitaal sal verantwoordelikheid moet aanvaar vir die fout. Maar dit kan wag. Kobus het geknik en opgestaan. Kan ons nou gaan? Ja, as Mia gereed is. Die dogtertjie was reeds op haar voete en het Kobus se hand vasgehou, asof dit die natuurlikste ding in die wêreld was. Ek is gereed, het sy met verrassende selfvertroue gesê. Terwyl hulle na Kobus se motor gestap het, het Mia teruggekyk na die grafstene wat al hoe verder weggeraak het. Is Anja daar, het sy gevra. Kobus het haar blik gevolg en met 'n gebroke stem geantwoord, ja, saam met jou maat. Ons ma, het Mia saggies reggestel. Kan jy my eendag van hulle vertel? Ek sal jou alles vertel wat jy wil weet, het Kobus beloof. Ons het baie tyd om in te haal. In die motor op pad na die heerhuis, het Kobus in die terspieël gekyk na die dogtertjie wat gefassineerd by die venster uitgekyk het. Dit was soos om 'n spook te sien, maar 'n spook vol lewe en moontlikhede. Anja was vir altyd weg en daardie pyn sou hom nooit verlaat nie. Maar deur een of ander onverklaarbare wonderwerk was Mia hier. Sy dogter. Sy tweede kans. Toe hulle by die enorme hek van die herboude heerhuis aankom, het Mia 'n uitroep van verbasing gegee. Jy bly in 'n kasteel, het sy gesê, haar oë groot. Kobus het gelag, 'n geluid wat so lanklaas uit sy keel gekom het dat dit vir sy eie ore vreemd geklink het. Dis nie 'n kasteel nie, dis net 'n huis wat te groot is vir een persoon alleen. Nou is jy nie meer alleen nie, het Mia gesê met die verrassende wysheid wat soms net kinders besit. Nee, het Kobus saamgestem en 'n lang vergete warmte deur sy bors voel versprei. Nou is ek nie meer alleen nie. Terwyl die hek stadig oopgegaan het, het Kobus besef dat hy ook oopmaak vir 'n nuwe lewe. Lewe wat hy nooit moontlik geag het nie. Lewe wat net ure gelede soos 'n wrede hallusinasie sou gelyk het. Welkom by jou huis, Mia, het hy gesê terwyl die motor met die palmboomlaan langs na die heerhuis gery het. Welkom by jou geskiedenis. Tannie Griet was by die deur van die heerhuis toe die motor stilhou. Haar verrimpelde gesig het 'n mengsel van nuuskierigheid en bekommernis getoon. Vir meer as 'n jaar het sy nie gesien hoe haar baas iemand huis toe bring nie, wat nog te sê 'n kind. Meneer Kobus, het sy huiwerig gevra terwyl hy Mia gehelp het om uit die motor te klim. Toe die dogtertjie omdraai en Tannie Griet haar gesig sien, het die ou huishoudster haar hande na haar mond gebring, haar oë groot van skok. Die rosekrans wat sy altyd in die sak van haar voorskoot gedra het, is vinnig uitgepluk en sy het haarself woes begin seën. Liewe hemel. Dis 'n wonderwerk. Anja is terug. Nee, Griet, het Kobus verduidelik en sy hand op die huishoudster se skouer geplaas om haar te kalmeer. Hierdie is Mia, Anja se tweelingsuster. Sy het nie daardie dag in die hospitaal gesterf nie, soos hulle vir ons gesê het. Hoe is dit moontlik? Die huishoudster het ongelowig van Kobus na die dogtertjie gekyk. 'n Lang storie wat ek later sal vertel. Vir nou moet ons Mia tuis laat voel. Kan jy die gastekamer langs myne voorberei? Die kamer van Anja, het Tannie Griet in 'n lae stem gevra. Kobus het gehuiwer. Anja se kamer het sedert die brand ongeskonde gebly, soos 'n heiligdom wat hy selde besoek het. Nee, het hy uiteindelik geantwoord. Die blou kamer. Anja. Hy het 'n oomblik stil gebly en sy woorde versigtig gekies. Anja sal altyd haar plek in hierdie huis hê. Mia verdien om ook haar eie plek te skep. Tannie Griet het geknik, steeds sigbaar geskok, en haastig ingegaan om die opdragte uit te voer.
Jou huis is regtig baie groot, het Mia opgemerk en rondgekyk na die indrukwekkende voorportaal met sy marmervloer en geboortrap. Te groot, het Kobus geantwoord. Wil jy dit sien? Die dogtertjie het entoesiasties geknik. Kobus het haar deur die hoofvertrekke van die herehuis gelei, die sitkamer met sy Italiaanse leerbanke, die eetkamer met die tafel vir 20 mense wat selde meer as 2 ontvang het, die studeerkamer vol boeke wat hy die afgelope jare skaars aangeraak het, die moderne kombuis waar hy saam met Anja gekook het. Mia het alles met nuuskierige oë ingeneem en af en toe opgemerk hoe haar ou huis heeltemal in net een van die vertrekke sou pas. Daar was geen afguns of oordrewe verwondering in haar opmerkings nie, net die onskuldige persepsie van 'n kind oor die verskille. Toe hulle by die gang van die galery kom, het Mia stilgehou en na die geraamde tekeninge gekyk. Het Anja al hierdie gemaak, het sy gevra en nader aan 'n kleurvolle tekening van 'n meisie en 'n man hand aan hand onder 'n glimlaggende son gestap. Ja, het Kobus geantwoord, sy stem wat sagter word. Sy was mal daaroor om te teken. Hierdie was die laaste een wat sy gemaak het, 'n week voor die. Hy kon nie die sin voltooi nie. Mia het na hom gekyk, haar groen oë vol begrip bo haar jare. Voor die brand het sy saggies voltooi. Oom Morne het my vertel. Kobus het geknik, dankbaar dat hy nie die woorde hoef uit te spreek nie. Ek hou ook van teken, het Mia opgemerk, steeds na die werk van die suster wat sy nooit geken het nie, gekyk. Maar ek hou meer van stories skryf. My ma se son was 'n Afrikaans onderwyseres. Sy het my geleer lees toe ek 4 was. Dis ongelooflik, Mia, het Kobus geantwoord en opgemerk hoe sy gehuiwer het toe sy na haar aanneemmoeder verwys het. Jy weet, jy hoef nie op te hou om Willem en Susan pa en ma te noem nie. Hulle het vir jou gesorg, jou liefgehad. Hulle verdien daardie titel. Die dogtertjie se oë het vol trane geskiet. Is jy nie kwaad nie? Dink jy nie ek is ondankbaar nie? Kobus het op sy knieë gaan sit om op haar hoogte te wees. Glad nie. Ek is ewig dankbaar vir hulle dat hulle vir jou gesorg het toe ek nie kon nie. Hulle sal altyd ook jou ouers wees. Mia het hom skielik omhels en hom onkant gevang. Na 'n oomblik van huiwering het Kobus haar in sy arms toegedraai en die klein lyfie voel bewe met ingehoue snikke. Dit was die eerste keer dat hy haar regtig aangeraak het, en die gevoel was oorweldigend, bekend en heeltemal nuut op dieselfde tyd. Ek is bang, het sy in 'n lae stem gebieg. Waarvoor, kleintjie? Wat as jy nie van my hou nie? Wat as ek nie soos Anja is nie? Die vraag het Kobus soos 'n vuishou getref. Kyk na my, Mia, het hy saggies gevra en 'n bietjie weggeskuif om haar in die oë te kyk. Jy en Anja is verskillende mense. Ek sal nooit van jou verwag om soos sy te wees nie. Ek wil jou leer ken, Mia, ek wil weet waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie, wat jou drome is. Beloof jy? Ek beloof. Hy het die trane van sy dogter se gesig met sy duime afgevee. Nou, wat daarvan om jou kamer te sien? Die gastekamer wat Tannie Griet voorberei het, was ruim en elegant, versier in skakerings van blou en wit. 'n Koningroote bed het die vertrek oorheers, wat Mia nog kleiner laat lyk het. Dis groter as ons hele woonstel, het sy uitgeroep en na die venster gehardloop wat 'n uitsig oor die agtertuin gebied het, met sy swembad en ontspanningsarea. Môre gaan ons meer gepaste meubels vir jou koop, het Kobus gesê. Hierdie is 'n volwassene se kamer. Kan ek kies? Natuurlik kan jy, dis immers jou kamer. Die geluk op Mia se gesig het 'n bietjie vervaag. Ek moet my goed by oom Morne se huis gaan haal. Veral vir worteltjies. Worteltjies? My opgestopte hasie. Mamma het dit vir my gegee toe ek 3 was. Ek slaap elke aand saam met hom. Kobus het na die horlosie gekyk. Dit was nog vroegmiddag. Ons kan nou gaan as jy wil. Waar bly jy oom Morne? In Sentirai City. Dis nie baie ver van hier af nie. Kobus het geglimlag. Nee, dis nie ver nie. Kom ons gaan haal dadelik vir worteltjies en alles wat jy nog wil saambring. Morne Pinaar se woonstel in Sentirai City was beskeie, maar goed versier en georganiseerd. Die prokureur het verbaas gelyk om Kobus en Mia so vroeg te sien. Ek het gedink julle sou môre kom, het hy opgemerk en hulle ingenooi. Mia het worteltjies gemis, het Kobus verduidelik. Morne het geglimlag. Ag, die beroemde worteltjies. Sy slaap nie sonder hom nie. Terwyl Mia na die gastekamer gehardloop het, waar sy gebly het om haar goed te pak,
het Mornie vir Kobus koffie aangebied. Sittende in die klein sitkamer het die twee mans die volgende stappe bespreek. Amptelik sal ons haar geboortesertifikaat moet regstel, het Mornie verduidelik. En wat die hospitaal betref, ek wil niemand straf nie, het Kobus onderbreek. Dit was 'n verskriklike, verwoestende fout, maar ek sien geen doel daarin om loopbane of die instelling se reputasie te vernietig nie. Mornie het verbaas gelyk. Baie mense in die posisie sou miljoene in vergoeding eis, afdankings. Kobus het sy kop geskud. Geld bring nie terug wat ek verloor het nie. Dit sal nie die jare terugbring wat ek nie saam met Mia kon spandeer nie, en ook nie vir Anja terugbring nie. Sy stem het gebreek toe hy sy verlore dogter se naam noem. Wat ek wil hê, is om te verseker dat sulke foute nie weer gebeur nie. Dat ander gesinne nie deurmaak wat ons deurgemaak het nie. Dis baie edel, meneer. Te verlies. Dis nie edelheid nie. Dis moegheid. Ek is moeg vir verwoesting, vir verlies. Ek wil nou iets bou, nie afbreek nie. Op daardie oomblik het Mia teruggekom, 'n klein rolkoffertjie agter haar aangesleep en 'n brein opgestopte hasie, duidelik baie geliefd en 'n bietjie verslete deur die tyd, vasgeklem. Is dit worteltjies, het Kobus gevra en geglimlag. Mia het geknik en die diertjie naam uitgesteek. Wil jy hom vashou? Kobus het die opgestopte hasie met eerbied aanvaar, asof dit 'n kosbare voorwerp was, en in 'n sekere sin was dit. Aangename kennis, minder worteltjies, het hy formeel gesê, wat Mia laat lag het. Hy hou van jou, het die dogtertjie met oortuiging gesê. Hoe weet jy? Hy weet altyd wie gaaf is en wie nie. Dis soos een van sy superkragte. Kobus het die hasie aan Mia teruggegee en opgestaan. Wel, as minder worteltjies goedkeur, dan is ons gereed om te gaan. Het jy alles wat jy nodig het? Mia het na Mornie gekyk, skielik ernstig. Kan ek vir oom Mornie kom kuier? Wanneer jy ook al wil, het Kobus dadelik geantwoord. Hy is 'n baie belangrike persoon in jou lewe. En kan ons ook vir mamma en pappa gaan kuier, het sy in 'n lae stem gevra. Kobus se hart het saamgetrek toe hy besef sy verwys na die begraafplaas waar Willem en Susan begrawe is. Natuurlik, kleintjie. Wanneer jy ook al wil. Terug by die herehuis het Tannie Griet 'n heerlike versnapering voorberei. Toe broodjies, sjokoladekoek, vars lemoensap, 'n ware fees om Mia te verwelkom. Hou jy van sjokolade, my siekind, het die huishoudster gevra en gekyk hoe Mia 'n stuk koek verslind. Dis my gunsteling ding in die hele wêreld, het die kind met 'n halfvol mond geantwoord. Tannie Griet het geglimlag en skuins na Kobus gekyk. Net soos Anja? Kobus het 'n knop in sy bors gevoel, maar hierdie keer was dit nie net pyn nie. Daar was iets meer 'n vreemde gevoel van kontinuïteit, asof 'n onsigbare draad die verlede met die toekoms verbind het. Na die versnapering het Mia tekens van moegheid begin toon. Die dag was emosioneel uitputtend vir almal, veral vir 'n 6-jarige kind. Ek dink iemand het 'n bad en 'n middagslaapie nodig, het Kobus opgemerk en haar swaar oogies gesien. Ek is nie vaak nie, het Mia geprotesteer en dadelik daarna gegaap. Tannie Griet het aangebied om met die bad te help, maar Mia het huiwerig na Kobus gekyk. Kan jy my help, het sy skaam gevra. Papa Willem het my altyd met die shampoo gehelp. Hy het snaakse haarstyle met die skuim in my hare gemaak. Kobus het 'n knop in sy keel gevoel. Dit was die eerste keer dat Mia hom direk vir iets gevra het, en hom 'n taak toevertrou het wat voorheen aan haar aanneempa behoort het. Natuurlik kan ek, het hy emosioneel geantwoord. Maar ek moet waarsku, ek het nog nooit skuimhaarstyle gemaak nie. Ek sal instruksies nodig hê. Ek sal jou leer, het Mia met 'n slaperige glimlag geantwoord. Die bad was 'n openbarende ervaring vir Kobus. Tussen skuim en gelag het hy 'n intimiteit ontdek wat hy nooit so vinnig moontlik geag het nie. Mia, ten spyte van al haar aanvanklike skaamheid, was verrassend gemaklik met hom en het stories vertel oor haar vorige lewe, haar skoolvriende, haar liefde vir avontuurboeke. Anja het ook van avonture gehou, het Kobus opgemerk terwyl hy Mia se hare met 'n donsige handdoek afgedroog het. Dink jy ons sou vriendinne gewees het? Tweelingsusters is altyd vriendinne in die stories. Die vraag het Kobus onkant gevang. Ek is seker daarvan, het hy na 'n kort huiwering geantwoord. Julle sou onafskeidbaar gewees het. Na die bad het Mia een van die slaapklere wat sy saamgebring het, aangetrek, 'n eenvoudige stel met sterrepatrone, baie anders as die ontwerpersklere wat Anja gedra het.
Kobus het 'n geestelike nota gemaak om nie drastiese veranderinge in die meisie se smaak en gewoontes af te dwing nie. Sy het nou stabiliteit nodig gehad, nie transformasie nie. Terwyl hy haar in die enorme bed gehelp het, het Mia sy hand vasgehou. Kan ek jou iets vra? Enigiets, het Kobus geantwoord. Kan jy vir my 'n storie vertel? Van mamma Anneliese. Ek wil weet hoe sy was. Kobus het die trane in sy oë voel brand. Dit was so lanklaas dat hy oor Anneliese gepraat het. Jou ma, het hy begin en op die rand van die bed gaan sit, was die mees buitengewone persoon wat ek ooit geken het. As sy gelag het, het die hele vertrek opgehelder. Sy was 'n universiteitsprofessor in Afrikaanse letterkunde, weet jy. Briljant intelligent. Sy het 'n ongelooflike geheue vir poësie gehad, kon Breitenbach, Elisabeth Eybers, en P. van Wyk Louw almal uit haar kop opsê. Mia het met groot oë geluister en elke woord soos 'n spons geabsorbeer. En sy was lief vir jou nog voor jy gebore is, het Kobus voortgegaan, sy stem gebroke van emosie. Sy het ure lank met haar ma gepraat, stories vir jou en Anja vertel. Sy het gesê julle sou groot lesers wees, soos sy. En jy? Hoe het julle ontmoet? Kobus het met die herinnering geglimlag. In die universiteitsbiblioteek. Ek het navorsing gedoen vir 'n eiendomsprojek en sy het my gehelp om 'n paar boeke oor modernistiese Suid-Afrikaanse argitektuur te vind. Ek het haar vir koffie genooi as dankie en daardie koffie het in 'n ete verander, wat die volgende dag in 'n fliek verander het. Was dit liefde met die eerste oogopslag? Vir my, ja. Vir haar het dit 'n bietjie langer geneem. Jou ma was versigtig, bedagsaam. Sy het nie maklik verlief geraak nie. Maar toe sy verlief raak. Kobus het sy kop geskit, verloor in herinneringe. Was dit asof die wêreld uiteindelik sin gemaak het? Het julle beklei? Die onskuldige vraag het Kobus laat lag. Natuurlik. Alle paartjies beklei. Maar ons het altyd vrede gemaak voor ons gaan slaap het. Dit was ons nommer 1 reël, nooit kwaad vir mekaar gaan slaap nie. Terwyl hy meer stories oor Anneliese vertel het, haar kameletie elke aand, haar gewoonte om boeke volgens kleur te organiseer en nie volgens outeurs nie, haar absurde vrees vir kakkerlakke, het Kobus besef dat Mia aan die slaap geraak het, styf teen worteltjies vasgeklem. Haar ontspanne gesiggie in die sagte lig van die bedlampie was so soortgelyk aan Anja sin dat dit seer gemaak het. Versigtig het hy opgestaan, die kombers om haar reggetrek en, na 'n oomblik van huiwering, haar voorkop liggies gesoen. Goeienag, my kind, het hy gefluister. Toe hy die kamer verlaat, het Kobus die deur effens op 'n skriffie gelos, soos hy met Anja gedoen het. In die gang het hy homself 'n oomblik van kwesbaarheid toegelaat en teen die muur geleun terwyl die trane uiteindelik vrylik gevloei het. Anneliese, het hy in die leegte gemompel, jy sal nie glo wat vandag gebeur het nie. Ons dogter het huis toe gekom. Die eerste sonstrale van die oggend het Kobus reeds wakker gevind, sittende in die leunstoel in Mia se kamer. Hy het 'n groot deel van die nag daar deurgebring, besig om die rustige slaap van sy nuutgevonde dogter dop te hou, bang dat as hy sy oë toemaak, sy soos 'n droom met die aanbreek van die dag sou verdwyn. Elke sagte asemteug van die dogtertjie was 'n herinnering dat die wonderwerk werklik was. Mia het onder die komberse beweeg en haar oë het stadig oopgegaan. Vir 'n oomblik het sy verward gelyk oor die onbekende omgewing, maar toe het haar blik die van Kobus ontmoet en sy het geglimlag. Goeiemôre, het hy gesê en nader aan die bed gestap. Lekker geslaap. Sy het geknik en haar oë gevryf. Die bed is baie sag. Dit voel soos om op 'n wolk te slaap. Ek het hier gesit en dink, het Kobus opgemerk en op die rand van die bed gaan sit, dat ons vandag baie het om te organiseer. Ons moet nuwe meubels vir jou kamer koop, klere, skoolbenodigdhede. Skool, het Mia gemompel, haar uitdrukking skielik bekommerd. Sal ek van skool moet verander? Kobus het gehuiwer. Hy het dit nog nie oorweeg nie. Waar het jy voorheen skool gegaan? By laerskool Welgemoed, naby my ouers se huis. Ek is in graad 1. Juffrou Denise is baie gaaf. Haar stem het sagter geword. Ek het vriende daar. Kobus het besef hy sal versigtig moet wees met die veranderinge in Mia se lewe. Die dogtertjie het al te veel verliese deurgemaak. Wat van ons doen dit so, jy bly in jou skool tot die einde van die skooljaar. Ek kan 'n bestuurder reël om jou elke dag te neem. Volgende jaar kyk ons wat ons doen. Mia se gesig het opgehelder. Regtig?
Kan ek in my skool bly? Natuurlijk. Dit is belangrik om nou 'n bietjie stabiliteit in jou lewe te behou. Hy het weer gehuiwer. Maar ons moet oor iets anders praat. Dink jy is gereed om Anja se kamer te sien? Mia se uitdrukking het ernstig geword en sy het stadig geknik. Ek wil dit sien. Kobus het haar deur die gang gelei na 'n wit deur wat versier was met 'n kleurvolle plaatjie wat Anja in handgetekende letters gesê het. Hy het diep asem gehaal voordat hy die deurknop gedraai het. Die kamer was presies soos Anja dit op daardie noodlottige dag gelos het. Die pastelkleurige mure, die hemelbed, die rak vol kinderboeke en opgestopte diere, die klein lessenaar waar sy haar tekeninge gemaak het. In die lig was 'n ligte laventelgeur, die parfuum wat Kobus af en toe gespuit het om die gevoel te behou dat die ruimte nog lewendig was. Mia het skaam ingekom, haar oë wat elke detail bekyk het. Sy het nader aan die rak gestap en een van die opgestopte diere opgetel, 'n pandabeer wat Anja se gunsteling was. Mag ek aan die goed raak, het sy in 'n lae stem gevra. Natuurlik mag jy, het Kobus emosioneel geantwoord. Wat hare is nou ook joune. Mia het die panda teen haar bors vasgedruk. Het sy van hom gehou? Dit was haar gunsteling. Sy het hom 'n bamboes genoem. Die dogtertjie het geglimlag. Oulike naam. Sy het voortgegaan om die kamer te verken en voor 'n fotoraam met 'n foto van Anja wat Kobus omhels gestop. Sy het gelukkig gelyk. Sy was, het Kobus bevestig, sy stem gebroke. Sy was 'n baie gelukkige kind, vol lewe. Ek is jammer, het Mia gesê en omgedraai om hom in die oë te kyk. Ek wens ek het haar geken. Kobus het op sy knieë gaan sit om op haar hoogte te wees. Sy sou mal gewees het oor jou. En weet jy wat? Ek dink sy sou baie gelukkig gewees het om te weet jy is nou hier. Dink jy so? Ek is seker daarvan. Na 'n oomblik van pynsende stilte het Mia gevra, kan ek vir minder bamboes neem om vir worteltjies te ontmoet? Hulle kan vriende wees. Die vraag, so onskuldig en terselfdertyd so diep, het Kobus se hart van emosie laat oorloop. Dis 'n wonderlike idee. Later na ontbyt het Kobus verskeie belangrike oproepe gemaak. Eers na Stefan, sy sakevernoot, en die situasie kortliks verduidelik en gevra om alle afsprake vir die week uit te stel. Daarna na sy korporatiewe prokureur en leiding gevra oor die nodige regsprosedures om Mia amptelik as sy dogter te registreer. Laastens, na 'n kinderpsigoloog wat deur sy persoonlike dokter aanbeveel is, en 'n afspraak gemaak om die beste manier te bespreek om Mia te help om al die veranderinge in haar lewe te hanteer. Gaan ons nou uit, het Mia gevra toe hy die telefoon neergesit het. Ja. Eers gaan ons na 'n kindermeubelwinkel wat ek ken. Dan, as jy nie te moeg is nie, kan ons uit eet en miskien 'n boekwinkel besoek. Wat dink jy? Mia se oë het opgehelder by die vermelding van die boekwinkel. Kan ek boeke kies? Soveel as wat jy wil. Die kindermeubelwinkel in Claremont was enorm en vol opsies. Mia was aanvanklik geïntimideer deur soveel moontlikhede, maar het gou verlief geraak op 'n bed in die vorm van 'n huisie, met klein ingeboude rakke en 'n plek om dekoratiewe liggies te plaas. Dis hierdie een, het sy met oortuiging gesê nadat sy die matras getoets het. Kobus het geglimlag en onthou hoe Anja ook verlief geraak het op 'n soortgelyke bed, maar in die vorm van 'n prinseskoets. Die tweeling was dalk fisies identies, maar dit was reeds duidelik dat hulle verskillende persoonlikhede gehad het. Is jy seker? Wil jy nie nog opsies sien nie? Nee. Ek wil hierdie een hê. Ek kan saans daarin lees, soos 'n geheime hit. Die verkoopsdame, 'n middeljarige vrou wat pa en dogter met 'n simpatieke glimlag dopgehou het, het opgemerk, "U dogter het goeie smaak. Dit is een van ons mees geliefde stukke. Ons kan 'n volledige versiering rondom hierdie bed doen," het Kobus voorgestel. "Watter kleure verkies jy, Mia?" "Groen en pers," het die dogtertjie dadelik geantwoord. "Groen soos die blare en pers soos die jacaranda blomme." Die spesifieke antwoord het Kobus verras. Jacaranda? Daar was 'n reusagtige een in die park naby die huis. Papa Willem het my elke Sondag soontoe geneem om onder dit te lees wanneer dit geblom het. Weereens het Kobus dankbaarheid gevoel vir die aanneemhouers wat sulke pragtige herinneringe in Mia se lewe gekweek het. Met die hulp van die verkoopsdame het hulle 'n lessenaar, rakke, lampe en bykomstighede in Mia se gunsteling kleure gekies. Die winkel het beloof om alles die volgende dag af te lewer en te monteer.
Ons sal ook verf moet koop, het Kobus opgemerk terwyl hulle uitgestap het. Om die mure en die klere te verf wat jy gekies het. Ek het nog nooit voorheen my eie kamer gehad nie, het Mia opgemerk terwyl sy in die motor geklim het. Ek het dit met my neefs gedeel toe ek by oom Mornie gaan bly het. En voor dit, ons het 'n klein woonstel gehad. My kamer was piepklein, maar mamma Susan het sterre op die plafon geverf wat in die donker gegloei het. Dit was magies. Kobus het nog 'n geestelike nota gemaak, fluoreserende sterre op die plafon van die nuwe kamer. Hulle het middagete geëet by 'n gesinsrestaurant in die Waterfront, waar Mia 'n bord gnossie met kaasous verslind het, my gunsteling kos, terwyl sy meer oor haar vorige lewe vertel het. Papa Willem het gitaar gespeel. Hy het my 'n paar note geleer, maar my hande was nog te klein. Hy het gesê as ek groot is, sal hy vir my 'n regte gitaar gee. Wil jy musieklesse neem, het Kobus gevra. Mia het die idee vir 'n oomblik oorweeg en met haar vurk gespeel. Miskien. Maar nie gitaar nie. Wat dan? Klavier. Ek wou nog altyd klavier speel. Daar was een in die skoolbiblioteek, maar net die ouer leerlinge kon dit gebruik. Kobus het geglimlag. Daar was 'n vleuelklavier in die musiekkamer van die herehuis, feitelik onaangeraak sedert Anneliese se dood. Sy het sondaggaande gespeel en die huis met sagte melodieë gevul. Ons het 'n klavier by die huis, het hy gesê. Dit was jou ma se. Ek is seker sy sou bly gewees het om te weet jy wil leer speel. Mia se gesig het opgehelder. Regtig? Kan ons vandag begin? Ons kan vandag beslis na die klavier kyk. Wat die lesse betref, moet ek 'n goeie onderwyser vind. Maar ek beloof dit sal binnekort wees. Na middagete het hulle 'n groot boekwinkel in die Cavendish Square winkelsentrum besoek. Kobus het vir Mia gesê sy kan soveel boeke kies as wat sy wil, en die dogtertjie het die aanbod ernstig opgeneem. Met die hulp van 'n geduldige verkoopsdame het sy sowat 20 titels gekies, 'n mengsel van kinderklassieke en kontemporêre reekse. Is jy seker dis nie te veel nie, het sy huiwerig gevra en na die stapel boeke gekyk. Daar bestaan nie iets soos te veel boeke nie, het Kobus geantwoord en die presiese woorde onthou wat Anneliese altyd gebruik het. Boeke is vensters na ander wêrelde. Hoe meer vensters, hoe breër is jou uitsig. Mia het geglimlag en die skoonheid van die frase herken. Mamma Susan het iets soortgelyks gesê. Dat boeke soos vriende is wat jou nooit in die steek laat nie. Op pad huis toe het Mia in die motor aan die slaap geraak, uitgeput deur die emosies en aktiwiteite van die dag. Kobus het in stilte gery en af en toe in die terspieël na die rustige gesiggie van sy dogter gekyk. Dit was ongelooflik hoe sy lewe in net 24 uur heeltemal verander het. Die pyn oor die verlies van Anja en Anneliese was steeds daar, 'n wond wat nooit heeltemal sou genees nie. Maar nou was daar iets meer, 'n doel, 'n rede om voort te gaan. Toe hy by die huis aankom, het hy die slapende Mia na binne gedra. Die dogtertjie het nie eens wakker geword toe hy haar in haar bed neergelê en haar skoene uitgetrek het nie. Worteltjies en minder bamboes is versigtig langs haar geplaas. Vir aandete het Tannie Griet 'n lasagne voorberei, nog 'n gereg wat Mia gedurende die dag genoem het sy van hou. Hoe pas sy aan, het die huishoudster gevra terwyl Kobus se koffie in die kombuis gedrink en gewag het dat Mia uit haar middagslaapie wakker word. Verrassend goed. Sy is 'n ongelooflike kind, Griet. So veerkragtig, so stralend ten spyte van alles waardeur sy is. Die bejaarde vrou het geglimlag. Net soos haar ma mevrou Anneliese het ook daardie lig gehad. Kobus het geknik, verlore in gedagtes. Môre lewer hulle die nuwe meubels af. Ons sal die blou kamer heeltemal moet herorganiseer. Ek het reeds alles begin skoonmaak, het Tannie Griet geantwoord. En ek het al die gordyne laat was. Wat sou ons sonder jou doen, Griet? Die huishoudster, wat selde emosies gewys het, het vinnig geknip om die trane weg te hou. Dis goed om weer lewe in hierdie huis te hê, meneer Kobus. U was besig om in hartseer te verdwaal. Op daardie oomblik het hulle ligte voetstappe die trappe hoor afkom. Mia het by die kombuisdeur verskyn, nog slaperig, en worteltjies vasgeklem. Ek is honger, het sy aangekondig. Net betyds vir Tannie Griet se lasagne, het Kobus geantwoord en opgestaan. Dis die beste in die stad. Tydens aandete het Kobus gekyk hoe Mia met die huishoudster interaksie het, vrae gevra het en oor die dag se inkopies vertel het. Tannie Griet, gewoonlik terughoudend, het meer geglimlag as wat hy in jare gesien het.
Môre sal ek jou die klavier wys, het Kobus beloof toe hulle klaar geëet het. En as jy energie het, kan ons jou nuwe kamer begin organiseer. Kan ek vanaand al in die blou kamer slaap? As jy wil, natuurlik. Maar ons het nog nie die nuwe meubels nie. Dit maak nie saak nie. Ek wil begin om dit myne te maak. Na aandete het Kobus sy belofte nagekom om die klavier te wys. Die musiekkamer wat jare lank gesluit was, is spesiaal vir die geleentheid heropen. Dun laagie stof het die magnifieke Steinway vleuelklavier bedek wat Kobus se huweliksgeskenk aan Anneliese was. Sjoe, het Mia gefluister en eerbiedig nader aan die instrument gestap. Mag ek speel? Gaan jou gang. Die dogtertjie het 'n toets saggies gedruk en 'n helder noot het deur die kamer geklink. Haar oë het groot geword van betowering. Dit is ons stem, het Kobus opgemerk. Ek sal volgende week 'n tegnikus roep om dit te stem. Dis oukei, dis steeds pragtig. Mia het voortgegaan om lukraak toetse te druk en 'n onsamehangende maar bekoorlike melodie in sy eenvoud geskep. Terwyl hy sy dogter dopgehou het wat die klavier verken, het Kobus 'n stowwerige fotoraam bo op die instrument opgemerk. Dit was 'n foto van Anneliese wat speel, haar gesig verlig deur haar passie vir musiek. Hy het die fotoraam opgetel en die glas met die mou van sy hemp skoongemaak. Is dit sy, het Mia gevra en aandagtig gekyk. Ja. Jou ma wat hierdie selfde klavier speel. Mia het die foto vir 'n lang oomblik bestudeer. Sy was pragtig. Ek het haar oë. Ja, jy het. En Anja ook. Dieselfde groen oë. Kan ek hierdie foto in my kamer sit? Die vraag het Kobus onkant gevang. Natuurlik kan jy, eintlik het ek baie ander foto's van Anneliese. Môre kan ons in die albums kyk, as jy wil. Ek wil baie graag, het Mia geantwoord en steeds na die foto van die biologiese ma gekyk wat sy nooit geken het nie. Daardie aand, nadat hy Mia gehelp het om gereed te maak om te slaap in haar nuwe kamer wat nog leeg was behalwe vir die gastebed, het Kobus weer in die leunstoel gaan sit om haar te sien aan die slaapraak. Hierdie keer het die dogtertjie egter 'n storie gevra. Wat van daardie sprokiesboek wat ons vandag gekoop het hy voorgestel. Nee. Ek wil hê jy moet 'n storie opmaak. Ek is nie baie goed daarmee nie. Asseblief. Mamma Susan het altyd die beste stories opgemaak. Kobus het diep asem gehaal. Hoe kon hy so iets eenvoudigs weier? Goed dan. Kom ons kyk. Hy het vir 'n oomblik gedink. Eendag was daar 'n prinses wat in 'n verafgeleë koninkryk gewoon het. Nee, het Mia onderbreek. Ek wil nie 'n prinses storie hê nie. Ek wil een hê oor 'n meisiespeurder wat raaisels oplos. Kobus het geglimlag. Definitief nie soos Anja nie, wat mal was oor tradisionele sprokies. Goed. Eendag was daar 'n meisie met die naam Mia, het die dogtertjie uitgeroep. Natuurlik. Eendag was daar 'n meisie met die naam Mia, wat die briljantste speurder in die hele stad was. Terwyl hy 'n storie opgemaak het oor die jong speurder Mia en die raaisel van die vermiste diamant, het Kobus gekyk hoe sy dogter se oë al hoe swaarder word, totdat hulle uiteindelik toegegaan het. Selfs nadat sy aan die slaap geraak het, het hy die storie nog 'n paar minute lank voortgesit en 'n kreatiwiteit in homself ontdek wat hy nie geweet het hy besit nie. Voordat hy die kamer verlaat het, het hy oorgeleun om Mia se voorkop te soen en gefluister, "Goeienag, my speurder." In die gang het sy selfoon met 'n teksboodskap gevibreer. Dit was van Morne Pinaar, hoe pas sy aan? Kobus het vinnig geantwoord, verrassend goed. Sy is ongelooflik. Dankie dat jy haar na my teruggebring het. Daardie nag, vir die eerste keer in meer as 'n jaar, het Kobus aan die slaap geraak sonder die hulp van slaappille. En ook vir die eerste keer in 'n lang tyd, was sy drome nie net bevolk deur spooke van die verlede nie, maar ook deur beelde van 'n moontlike toekoms. Die volgende paar dae het in 'n warrelwind van aktiwiteite verbygegaan. Die blou kamer is heeltemal omskep met liggroen mure en pers besonderhede, die huisiebed in die middel, rakke vol boeke en op die plafon fluoreserende sterre wat regte konstellasies vorm, geïnstalleer deur 'n spesialis versierder wat Kobus spesifiek vir hierdie detail gehuur het. Mia het elke verandering met verwonderde oë gevolg, gehelp om te besluit waar elke meubelstuk sou staan en persoonlik haar boeke op die nuwe rakke georganiseer. Worteltjies en minder bamboes het 'n ereplek aan die kop van die bed gekry, saam met 3 ander opgestopte diere wat Kobus in 'n impuls gekoop het, toe hy by 'n speelgoedwinkel verbygeloop het.
Die foto van Anneliese by die klavier is geraam en op die bidkassie geplaas, saam met een van Anja wat Mia uit haar suster se kamer gekies het, een waar sy breed glimlag en die melktande wat vooruit was, wys. So kan ek vir albei goeienag sê voor ek gaan slaap, het Mia met haar kinderlike en diepgaande logika verduidelik. Op die Woensdag van daardie week, na baie emosionele voorbereiding, het Kobus vir Mia geneem om die skool te sien, waar sy die volgende jaar sou studeer. Die Hoërskool Rondebos was een van die mees gesogte opvoedkundige instellings in Kaapstad, met 'n gevorderde pedagogiese metodologie en indrukwekkende fasiliteite. Die boomryke kampus het meer soos 'n klub as 'n skool gelyk. Dis so groot, het Mia opgemerk en Kobus se hand styf vasgehou terwyl die skoolhoof, Ter Elise Malan, hulle deur die ruimtes gelei het. Ons doel is om 'n omgewing te skep waar kinders hul natuurlike talente kan verken, het die skoolhoof verduidelik. Ons het tematiese klaskamers vir wetenskap, kuns, musiek, letterkunde. Elke leerling kan hul eie leerpad ontwikkel met die leiding van die opvoeders. Kobus het Mia fyn dopgehou en probeer om haar reaksies te pyl. Die dogtertjie het terselfdertyd beïndruk en geïntimideer gelyk. In die biblioteek het Mia skaam gevra. Die skoolhoof het geglimlag. Leser, kom saam met my, ons het 'n spesiale plek vir ons boekliefhebbers. Die skoolbiblioteek was inderdaad skouspelagtig. 2 verdiepings van rakke wat van vloer tot plafon gestrek het, gemaklike leunstoele wat in die hoeke versprei was, studietafels en selfs individuele hokkies vir gekonsentreerde lees. Sjoe, het Mia gefluister, haar oë wat oor die talle gekleurde boekre beweeg het. Die graad 1 leerlinge het toegang tot die hele kinderversameling en kan tot 3 boeke per week huis toe neem, het die bibliotekarisse, 'n dame met 'n bril en 'n verwelkomende glimlag, verduidelik. En kan ek hierheen kom wanneer ek wil, het Mia gevra. In vrye periodes, natuurlik. Ons het selfs 'n leeskring wat op Woensdae na skool bymekaar kom. Mia se gesig het opgehelder. Ek wil deelneem. Kobus het 'n geweldige verligting gevoel. Die idee om Mia na 'n nuwe skool oor te plaas, het hom bekommer uit vrees dat sy ontwortel sou voel. Maar die entoesiasme in haar oë toe sy die biblioteek ontdek het, was eg. Na die besoek, terwyl hulle huis toe gery het Mia pynsend op die agtersitplek van die motor gebly. Wat het jy gedink, het Kobus gevra en haar in die trispieël dopgehou. Dis baie gaaf, het sy stadig geantwoord. Maar dis baie anders as my skool. Anders hoe? Alles is so nuut en blink. In my skool is die goed ouer. Die biblioteek is klein, maar juffrou Vera sit altyd spesiale boeke vir my eenkant. Kobus het 'n steek van onsekerheid gevoel. Was hy besig om 'n fout te maak deur sulke drastiese veranderinge in Mia se lewe in te voer? Wil jy selfs volgende jaar in jou huidige skool bly, het hy gevra. Mia het vir 'n oomblik nagedink. Ek weet nie. Ek hou van my skool, maar daardie biblioteke. Ons het tyd om te besluit, het Kobus verseker. Jy hoef dit nie nou op te los nie. Daardie middag, na middagete, het Kobus 'n onverwagte besoek gekry. Stefan, sy sakevernoot en jaarlange vriend, het sonder waarskuwing opgedaag. Ek moes met my eie oë sien, het Stefan verduidelik terwyl hy die sitkamer binnegekom het, waar Mia rustig in 'n leunstoel gelees het. My hemel, Kobus, dis ongelooflik. Sy is identies aan Anja. Mia het met nuuskierigheid na die besoeker gekyk. Kobus het die voorstellings gemaak. Mia, hierdie is Stefan Botha, my beste vriend en sakevernoot by die maatskappy. Stefan, hierdie is Mia, my dogter. Die natuurlikheid waarmee hy my dogter gesê het Kobus self verras. In 'n paar dae het die band wat tussen hulle gevorm het, so solied gelyk asof hulle hul hele lewe lank saam was. Stefan het met 'n vriendelike glimlag nader aan Mia gekom. Aangename kennis, Mia, jou pa het my van jou vertel. Dis 'n ongelooflike storie. Het oom my suster geken, het Mia direk gevra. Ja, ek het Stefan geantwoord, sy uitdrukking wat versag. Ek was eintlik haar peetpa. Beteken dit oom is ook my peetpa? Mia se kinderlike logika was onberispelik. Stefan het na Kobus gekyk, oombliklik sprakeloos. Ek wel. Stefan is nie amptelik jou peetpa nie, het Kobus verduidelik. Maar hy sal beslis 'n baie belangrike persoon in jou lewe wees, as jy wil. Jy kan daarop reken, het Stefan gesê en van die verrassing herstel. En ek het iets vir jou gebring en welkom geskenk. Hy het 'n sorgvuldig toegedraaide pakkie aan Mia oorhandig.
Die dogtertjie het na Kobus gekyk, asof sy toestemming vra, en nadat sy 'n knik gekry het, die geskenk versigtig oopgemaak om nie die papier te skeer nie. Binne was 'n houtsneewerkkissie. Toe sy dit oopmaak, het 'n sagte melodie begin speel, 'n musiektoos. In die spieël binnekant het 'n klein ballerina op die klanke van 'n vir Elise gedraai. "Dis pragtig," het Mia uitgeroep, betower. "Dankie, oom Stefan." "Oom," het Stefan herhaal en met 'n verbaasde glimlag na Kobus gekyk. "Dis hoe sy die prokureur genoem het wat haar na my toegebring het Kobus verduidelik. "As jy nie omgee nie." "Ek gee glad nie om nie," het Stefan dadelik geantwoord. "Eintlik hou ek van die idee." Na aandete, toe Mia reeds in die bed was en na haar nuwe musiektoos geluister het voor sy gaan slaap het die twee mans op die stoep gesels, elkeen met 'n glas whisky. "Hoe gaan dit?" het Stefan gevra. "Regtig?" Kobus het die vraag oorweeg en na die liggies van die stad gekyk wat onder hulle uitgestrek het. "Surrealisties. Wonderlik. Vreesaanjaend. Alles op dieselfde tyd. Ek het nooit gedink ek sou jou weer sien glimlag nie, na wat gebeur het." "Ek ook nie." Kobus het die glas tussen sy hande gedraai. "Soms voel ek skuldig daaroor. Asof ek Anja se nagedagtenis verraai deur weer gelukkig te wees." "Dis nonsens en jy weet dit," het Stefan ferm geantwoord. "Anja sou daarvan gehou het om jou gelukkig te sien. En sy sou daarvan gehou het om haar suster te ontmoet." "Ek weet. Rasioneel weet ek. Maar steeds, het jy al professionele hulp gesoek? Vir jou, bedoel ek. Ek weet jy het 'n sielkundige vir Mia gereël, maar wat van jou?" Kobus het sy kop geskud. "Ek het dit nie nodig nie. Ek is okay." Stefan het gesug. "Kobus, jy het jou vrou verloor, gedink jy het 'n dogter by geboorte verloor, werklik 'n ander in die brand verloor, en nou ontdek dat die eerste dogter lewe. Dis te veel trauma vir enige persoon om alleen te verwerk. Ek hanteer dit." "Nou ja. Maar wat as daar 'n krisis kom? Wat as jy op 'n stadium onstabiel raak? Mia het jou heel nodig, vriend." Die woorde het Kobus soos 'n vuishou in die maag getref. Stefan was natuurlik reg, sy emosionele stabiliteit was nou nie net vir sy eie welstand nie, dit was noodsaaklik vir Mia, "Ek sal daaroor dink," het hy beloof. "Miskien is jy reg." "Ek is altyd reg," het Stefan met 'n glimlag geantwoord en probeer om die stemming te verlig. "En gepraat van reg wees, ons moet ook oor die maatskappy praat." Kobus het gefrons. "Wat van die maatskappy? Jy is al meer as 'n week feitelik afwesig." Die raad vra die beleggers is senuweeagtig. "Ek het alles aan jou gedelegeer. En ek het my bes gedoen, maar sommige besluite kan net die uitvoerende hoof neem. Die Sentieri City projek byvoorbeeld. Ons het jou handtekening op die finale dokumente nodig." Kobus het diep gesug. "Goed. Stuur die dokumente môre hierheen. Ek sal teken wat nodig is. En die vergadering met die Japanese beleggers op Maandag. Jy het beloof om teenwoordig te wees." Die vermelding van die vergadering het Kobus laat onthou van iets wat hy na die agtergrond van sy gedagtes gestoot het. "Verdomp, ek het heeltemal vergeet. Ek kan probeer herskeduleer, maar hulle het reeds die datum 2 keer verander om by jou skedule aan te pas." Kobus het sy hand deur sy hare gevee, gefrustreerd. "Ek kan Mia nou nie los nie, Stefan. Ons is besig om aan te pas, roetines te skep. En as sy saam met jou gaan, dit sou 'n kort reis wees, net 2 dae in Kaapstad. Ek is seker Tannie Griet kan help." Die idee om Mia na sy werksomgewing te neem, het nog nooit by Kobus opgekom nie. In die verlede het hy altyd 'n streng skeiding tussen sy professionele en persoonlike lewe gehandhaaf. Maar die omstandighede was nou anders. "Ek sal haar vra," het hy uiteindelik besluit. "As sy gemaklik voel, kan ons probeer." Die volgende oggend, tydens ontbyt, het Kobus die idee aan Mia voorgelê. "Op Maandag moet ek kantoor toe gaan vir 'n belangrike vergadering. Wil jy saamkom? Jy kan sien waar ek werk." Mia het die voorstel oorweeg terwyl sy haar roosterbrood met konfyt gekou het. "Is dit 'n vervelige plek vol groot mense wat oor geld praat?" Die beskrywing het Kobus laat lag. "Wel ja, basies. Maar ons het 'n ruskamer met boeke en selfs 'n videospeletjie wat ons geïnstalleer het vir die kinders van werknemers wat af en toe vir hul ouers moet wag. Kan ek my eie boeke saambring?" "Natuurlik.
En minder bamboes en worteltjies. As jy wil, beslis. Mia het nog 'n oomblik gedink. Goed. Maar ek het 'n voorwaarde. Watter een het Kobus gevra, geïntrigeer deur die onderhandeling. Kan ons daarna roomys gaan eet? Kobus het geglimlag. Dis 'n ooreenkoms. Op Sondag, die vooraand van die vergadering, het Kobus vir Mia na 'n spesiale plek geneem, die begraafplaas waar Willem en Susan, haar aanneemouers, begrawe is. Die dogtertjie het daarop aangedring om te gaan en wou blomme neem. Die begraafplaas in Durbanville was eenvoudig en goed versorg. Mia het presies geweet waarheen om te gaan en Kobus tussen die grafstene gelei tot by 'n beskeie dubbelgraf met die name van Willem en Susan Fourie. Kobus het in stilte toegekyk terwyl Mia versigtig die wit madeliefies, Susan se gunsteling, het sy verduidelik, op die eenvoudige marmer geplaas het. "Hallo mamma." "Hallo pappa," het sy saggies gesê. "Ek het blomme vir julle gebring." Kobus het 'n tree teruggegee en sy dogter privaatheid wou gee, maar sy het sy hand vasgehou. "Ek wil hê julle moet my biologiese pa ontmoet," het Mia voortgegaan en met die grafsteen gepraat. "Hy is baie gaaf. Hy het 'n reusagtige huis en het vir my 'n kamer gegee wat heeltemal groen en pers is, net soos ek altyd wou hê. Ek het self sterre op die plafon wat in die donker gloei." Kobus het 'n knop in sy keel gevoel, emosioneel oor die natuurlikheid waarmee Mia die twee realiteite in haar lewe gebalanseer het. "Hy probeer julle nie vervang nie," het die dogtertjie die afwesige ouers verseker. "Niemand kan nie. Maar ek is bly ek het hom gevind." Sy het vir 'n oomblik stil gebly en toe na Kobus gedraai. "Wil jy iets vir hulle sê?" Kobus was nie voorbereid op die vraag nie, maar het langs Mia voor die grafsteen gekniel. "Minder en Mef Fourie," het hy begin, sy stem bewend van emosie, "ek het nooit die voorreg gehad om u te ontmoet nie, maar ek is ewig dankbaar vir die liefde en sorg wat u aan my dogter gegee het. Ek beloof om u nagedagtenis te eer deur voort te gaan met die werk wat u begin het, om Mia groot te maak om sterk, intelligent en deernisvol te wees, soos u beslis was." Stil trane het oor Mia se gesig gestroom terwyl sy na Kobus se woorde geluister het. "Ek beloof ook dat sy u nooit sal vergeet nie," het hy voortgegaan. "U stories, u tradisies, u lesse, alles sal in ons huis bewaar en gevier word." Toe hy klaar gepraat het, het Mia hom styf omhels. "Dankie," het sy teen sy bors gefluister. Terug in die motor het Mia vir 'n paar minute stil gebly en by die venster uitgekyk. Toe onverwags het sy gevra, "Wanneer gaan ons vir Anja en mamma Anneliese kuier?" Die vraag het Kobus onkant gevang. Hy het Anja en Anneliese se graf godsdienstig elke week vir 'n jaar besoek, tot die vorige Sondag, die dag toe hy Mia gevind het. Sedertdien het hy nie teruggekeer nie. "Wil jy soontoe gaan?" het hy gevra. "Ja. Ek wil vir worteltjies aan hulle voorstel, soos ek vandag met minder bamboes vir mamma en pappa gedoen het." Kobus het die horlosie nagegaan. "Dit was nog vroeg. Ons kan nou gaan, as jy wil." Na 4 later was hulle in die Helderberg gedenktuin. Die kontras met die eenvoudige begraafplaas in Durbanville was treffend. Hier het indrukwekkende grafkilders en uitgebreide standbeelde die landskap oorheers. Anneliese en Anja se graf was een van die eenvoudigstes op die perseel. Kobus het altyd diskrete elegansie bo vertoon verkies. 'N wit marmer grafsteen met hul name en datums en die inskripsie vir altyd geliefd. Mia het skaam nader gekom en die opgestopte hasie teen haar bors vasgehou. "Hallo mamma Anneliese." "Hallo Anja," het sy saggies gesê. "Dis ek, Mia, jou dogter en jou suster." Kobus het 'n paar tree agtergebly en die toneel met 'n swaar hart opgehou. "Hierdie is worteltjies," het Mia voortgegaan en die opgestopte diertjie uitgesteek. "Hy is my beste vriend. Minder bamboes, wat Anja se vriend was, is nou ook sy vriend." Die dogtertjie het 'n oomblik stil gebly en na die grafsteen gekyk asof sy 'n antwoord verwag. Toe sagter het sy bygevoeg, "Ek sou daarvan gehou het om julle te ontmoet. Maar pappa vertel my elke dag stories oor julle. Dis amper asof ons mekaar ken." Mia het na Kobus gedraai en hom met 'n gebaar geroep. Hy het nader gekom en langs haar gekniel. "Moenie hartseer wees nie," het Mia gesê en haar klein handjie op syne geplaas. "Nou het jy my. En ek sal vir altyd by jou bly." Kobus het sy dogter omhels, nie in staat om die trane te keer nie. Op daardie oomblik, omring deur die simbole van alles wat hulle verloor het, het hy vir die eerste keer die ware omvang gevoel van wat hy gewen het.
Vir altyd, het hy herhaal en die bokant van Mia se kop gesoen. Op pad huis toe het Mia in die motor aan die slaap geraak, uitgeput deur die emosionele lading van die dag. Kobus het in stilte gery, sy gedagtes vol teenstrydige gedagtes, dankbaarheid en pyn, vreugde en skuld, verlede en toekoms, alles verweef in 'n komplekse tapisserie van emosies. Toe hulle by die herehuis aankom, het hy Mia, in plaas daarvan om haar wakker te maak, na haar kamer gedra en haar versigtig in die huisiebed neergelê. Terwyl hy die kombers om haar reggetrek het, het die dogtertjie haar oë kortliks oopgemaak. Pa, het sy slaperig gemompel. Dit was die eerste keer dat sy hom so genoem het. Ja, kleintjie. Ek is bly ek het jou gevind. Die eenvoudige woorde het Kobus diep geraak. Ek ook, my kind. Ek ook. Terwyl hy die kamer verlaat en die deur op 'n skriffie gelos het soos Mia verkies het, het Kobus 'n vredegevoel wat hy lanklaas ervaar het. Môre sou 'n nuwe dag wees, met nuwe uitdagings, die vergadering, Mia se teenwoordigheid in sy werksomgewing, al die regskwessies wat nog opgelos moes word. Maar vir die eerste keer in 'n lang tyd, het hy voorbereid gevoel om te aanvaar wat ook al kom. Toe hy by Anja se kamer verbyloop, het hy kortliks voor die geslote deur gestop. Dankie, het hy in die stilte gefluister. Dat jy jou suster na my toe gestuur het toe ek haar die nodigste gehad het. Die maandagoggend in die De Villiers herhuis was 'n warrelwind van aktiwiteite. Kobus, gewoonlik metodies in sy oggendroetine, het homself bevind besig om Mia te help om die mees geskikte uitrusting vir 'n besoek aan 'n belangrike kantoor te kies, soos sy dit self gedefinieer het. Na 3 omruilings en baie ernstige oorwegings oor watter stryk die beste by watter rok pas, het die dogtertjie uiteindelik op 'n donkerblou romp en wit blouse met klein geborduurde blommetjies besluit. Professioneel, maar steeds pret, was haar gevolgtrekking. Ek is senuweeagtig, het Mia gebieg terwyl Kobus, met verbasend beperkte vaardigheid, probeer het om 'n vlegsel in haar hare te maak. Wat as die mense nie van my hou nie? Dis onmoontlik, het hy geantwoord en uiteindelik 'n aanvaarbare resultaat met die haarstyl behaal. Almal gaan mal wees oor jou. Buitendien hoef jy nie met baie mense te praat nie. Jy kan tydens die vergadering in my kantoor of in die ruskamer bly. Kan ek in jou uitvoerende hoofstoel sit? Het sy gevra, haar oë wat van verwagting blink. Kobus het gelag. Natuurlik kan jy eintlik. Hy het 'n oomblik stil gebly en 'n idee oorweeg. Ek het iets vir jou. Hy het na die inloopkas gegaan en teruggekeer met 'n klein leertas, soortgelyk aan die een wat hy self gebruik het, maar in 'n kleiner grootte. Ek het dit vir jou laat maak, sodat jy vandag soos 'n regte uitvoerende beampte kan voel. Mia het die tas met eerbied geneem en dit oopgemaak om 'n notaboek met haar naam op, 'n paar gekleurde penne en selfs klein besigheidskaartjies te vind wat lees: Mia De Villiers, junior uitvoerende beampte. Is ek 'n junior uitvoerende beampte? Het sy gevra, verwonderd. Die jongste in die geskiedenis van die maatskappy, het Kobus plegtig bevestig, maar met 'n speelse vonkel in sy oë. Die gebou van De Villiers konstruksie, 'n toring van glas en staal in die hartjie van Kaapstad se sentrale sakekern, was indrukwekkend selfs vir die standaarde van die stad se wolkekrabbers. Sy 40 verdiepings het nie net Kobus se konstruksiemaatskappy gehuisves nie, maar ook verskeie filiale en vennootmaatskappye van die konglomeraat wat hy oor 2 dekades gebou het. Toe Kobus se swart Porsche die privaat parkeergarage binne gery het, het Mia met groot oë na alles gekyk. Dis soos 'n moderne kasteel, het sy opgemerk terwyl hulle die uitvoerende huisbak binne gegaan het, wat direk van die parkeerterrein na die 40ste verdieping gegaan het, waar die presidentsie geleë was. Ek veronderstel so, het Kobus saamgestem en besef hy het nog nooit so aan die gebou gedink nie. Vir hom was dit net die werkplek, vir Mia was dit 'n avontuur. Die huisbakdeure het direk by die presidentsie se ontvangs oopgegaan, waar Elna Prinsloo, Kobus se uitvoerende sekretarisse vir meer as 15 jaar, met haar gewone doeltreffendheid gewag het. Die skok op die vrou se gesig toe sy Mia sien, was kortstondig, maar merkbaar. Goeiemôre, meneer De Villiers, het sy vinnig herstel. En wie het ons hier? Elna, hierdie is my dogter, Mia. Kobus het die voorstelling formeel gemaak. Mia, hierdie is Elna, die persoon wat regtig alles hier beheer, ongeag wat my titel sê. Elna het geglimlag, steeds duidelik geïntrigeerd, maar te professioneel om direkte vrae te vra. Aangename kennis, Mia, welkom by De Villiers konstruksie. Dankie, het Mia beleefd geantwoord en haar hand uitgesteek vir 'n formele handdruk wat Elna se wenkbroue beïndruk laat lig het. Elna, kan jy asseblief 'n versnapering vir Mia in die ruskamer reël?
Sy sal daar wees tydens die vergadering met die Japanese beleggers. Is Stefan hier? Hy het 20 minute gelede aangekom en is in die vergaderkamer besig om die aanbieding se skyfies na te gaan. Uitstekend. Ek sal mee installeer en dan by hom aansluit. Die ruskamer op die presidentsie se vloer was 'n gesellige ruimte, oorspronklik geskep sodat uitvoerende beamptes tussen stresvolle vergaderings kon ontspan. Mettertyd het dit 'n klein biblioteek, 'n videospelletjiekonsole en 'n yskas gekry wat altyd vol sappe en gesonde versnaperinge was, te danke aan Elna, wat daarop aangedring het dat higiëne beter werk as hulle goed gevoed is. Sjoe, het Mia uitgeroep toe sy die panoramiese uitsig oor Kaapstad deur die vloer tot plafonvensters sien. Jy kan die hele stad sien. Amper het Kobus saamgestem. Kyk, daar is die Kirstenbosch botaniese tuin. Hy het na die groot groen gebied in die suidweste gewys. Mia het haar neus teen die glas gedruk en die uitsig ingeneem. Toe het sy omgedraai en die res van die kamer ondersoek, haar oë wat vinnig die boekrak gevind het. Kan ek enige een lees? Natuurlik. Kies wat jy wil. Mia het die rak verken en uiteindelik 'n boek oor wêreldargitektuur gekies. Gaan dit oor wat jy bou? Min of meer. Ons bou hoofsaaklik residensiële en kommersiële geboue, maar dit is altyd goed om verwysings van groot werke reg oor die wêreld te hê. Die dogtertjie het geknik, asof dit heeltemal sin gemaak het, en haarself in 'n leunstoel met die boek tuis gemaak. Sy het so klein gelyk in die reusagtige leersitplek dat Kobus nie 'n glimlag kon onderdruk nie. Ek sal in die vergaderkamer wees, net daar. Hy het na 'n deur aan die ander kant van die gang gewys. As jy enigiets nodig het, sal Elna by die ontvangs wees. En ek beloof ek sal nie te lank wees nie. Dis reg, ek het my boek, my junior uitvoerende beampte se tas en minder bamboes. Sy het na die pandabeer gewys wat sy in haar sak gebring het. Is minder bamboes ook 'n uitvoerende beampte, het Kobus amusant gevra. Nee, hy is 'n konsultant, het Mia ernstig geantwoord. Hy gee my belangrike raad. Kobus het gelag, beïndruk met sy dogter se verbeelding. Wel, sê vir meneer Bamboes ek waardeer die konsultasie. Ek sal terug wees sodra ek kan. In die vergaderkamer het Stefan reeds met die aanbiedingspan gewag. Toe hy Kobus sien, het hy 'n verligte glimlag gegee. Uiteindelik. Ek het begin dink ek sal dit alleen moet doen. Jammer vir die vertraging. Ek was besig om Mia in die ruskamer te installeer. So jy het haar regtig gebring, het Stefan verbaas opgemerk. Hoe voel sy? Opgewonde. Ek dink sy sien dit alles as 'n groot avontuur. Kinders is ongelooflik, so het Stefan opgemerk en 'n leer met die vergadering se dokumente aan Kobus oorhandig. Hulle verander selfs 'n vervelige korporatiewe byeenkoms in iets magies. Terwyl hulle die laaste besonderhede nagegaan het voor die aankoms van die Japanese beleggers, het Kobus besef sy fokus was verdeel. 'n Deel van sy gedagtes het in die ruskamer by Mia gebly. Dit was 'n vreemde gevoel. Vir jare was hy in staat om sy persoonlike en professionele lewe perfek te kompartmentaliseer. Luister jy, het Stefan gevra en sy afwesigheid opgemerk. Jammer. Ja, ek luister. Ons gaan voort met die aanbieding van die Century City-projekte. Die vergadering met die verteenwoordigers van die Japanese beleggingsfonds het relatief goed verloop, ten spyte van Kobus se oomblikke van afleiding. Die besoekers het beïndruk gelyk met die stedelike herlewingsprojek wat die verlierskonstruksie vir die Century City-gebied voorgestel het, veral nadat die komplikasies met die grondbesoedeling opgelos is. Toe die sessie 2 uur later geëindig het, het Kobus hom na die ruskamer gehaas. Hy het nie presies gevind waar hy haar gelos het, maar nou omring deur 3 uitvoerende assistente wat betower gelyk het met die klein besoeker. En toe het my pa, my ander pa, Willem, my geleer hoe om papiervliegtuie te maak wat regtig ver vlieg, het Mia opgewonde verduidelik. Ek kan julle wys. Ek sien jy het vriende gemaak, het Kobus opgemerk toe hy die kamer binnekom. Meneer De Villiers. Die assistente het vinnig opgestaan, 'n bietjie verleë dat hulle tydens werkstyd betrap is waar hulle sosialiseer. Dis reg, julle kan bly, het hy met 'n glimlag verseker. Dankie dat julle Mia geselskap gehou het. Dit was 'n plesier, meneer, het een van hulle geantwoord. Sy is 'n bekoorlike kind. Sy het ons 3 verskillende soorte papiervoukuns geleer. Sy het dit by my pa Willem geleer, het Kobus natuurlik verduidelik. Hy was 'n onderwyser. Die terloopse vermelding van Mia se ander paas het die assistente duidelik verwar,
maar hulle was te professioneel om vrae te vra. Kan ons nou roomys gaan eet, het Mia gevra en haar origami materiaal in haar junior uitvoerende beampte se tas gepak. Jy het beloof. Ek het inderdaad beloof. Kom ons gaan dan. Terwyl hulle uitgestap het, het Kobus die nuuskierige blikke opgemerk wat hulle gevolg het. Hy het geweet die gerugte sou reeds deur die hele gebou versprei. Die teruggetrokke weewenaar uitvoerende hoof het opgedaag met 'n dogtertjie wat die presiese ewebeeld van sy oorlede dogter was, haar sy dogter genoem en 'n ander pa genoem. Ek dink ek het 'n opskudding veroorsaak, het Mia opgemerk terwyl hulle die huispak binne gegaan het. Hoe so? Daardie dames was super nuuskierig oor my. Hulle het 'n klomp vrae gevra. Kobus het gefrons. Watter soort vrae? Oor waar ek vandaan kom, hoekom hulle my nog nooit gesien het nie. Ek het gesê dis 'n baie lang storie en dat jy sou verduidelik wanneer jy dink dis die regte tyd. Kobus het geglimlag, verlig deur sy dogter se verrassende diskresie. Jy is baie slim, weet jy. Meneer Bamboes het my aangeraai om nie te veel te praat nie, het sy ernstig geantwoord. Hy is 'n baie wyse konsultant. By die roomyswinkel naby die sentrale sakekern het Mia 'n reusagtige sjokolade sondae met warm sous en neute geniet, terwyl Kobus tevrede was met 'n koffie. Hoe was jou vergadering, het sy gevra, haar gesig reeds met sjokolade gevlek. Produktief, het Kobus geantwoord en 'n servet vir haar gegee om haarself skoon te maak. Ek dink die Japannese gaan in die projek belê. Is dit goed? Baie goed. Dit beteken ons kan nuwe geboue bou, werk skep en die hele buurt verbeter. Mia het geknik, duidelik besig om te probeer belangstel in eiendomsake, maar meer gefokus op haar sondae. Na 'n paar oomblikke van gemaklike stilte het sy gevra: "Wanneer kan ek met klavierlesse begin?" Die vraag het Kobus onkant gevang. Met alles wat die afgelope paar dae gebeur het, het hy heeltemal vergeet van Mia se belangstelling in die instrument. Ek moet 'n goeie onderwyser vind, het hy geantwoord. Miskien kan ons volgende week begin. Die dame by die ontvangs, Elna, het gesê sy speel klavier. Kobus het sy wenkbroue gelig, verras. Elna, is jy seker? Ja. Sy het my vertel toe sy die versnapering kom bring het. Sy het gesê sy speel van kleins af en gee selfs privaatlesse oor naweke. Dit was nuwe inligting vir Kobus. Alhoewel hy al soveel jare met Elna gewerk het, het hy nooit van hierdie talent geweet nie. Interessant. Ek sal môre met haar daaroor praat. Sy het vir my foto's van haar leerlinge by die konsert gewys. Hulle het baie gelukkig gelyk. Kobus het geglimlag en besef hoe Mia die gawe gehad het om met mense te verbind en besonderhede te ontdek wat hy, in sy besigheidsobjektiwiteit, dikwels misgekyk het. Wil jy Elna moet jou onderwyseres wees? Mia het die vraag ernstig oorweeg terwyl sy haar lepel gelek het. Ja. Sy lyk gaaf. En sy ken my reeds, so ek sal nie so senuweeagtig wees nie. Dan praat ek môre met haar. Terug by die herehuis het hulle tannie Griet in rep en roer gevind. Die huishoudster, gewoonlik so kalm, het opgewonde gelyk. Meneer Kobus. Dankie tog, u is terug. Daar wag 'n man al amper 'n uur. Hy sê dis dringend. Watter man? Ter Brink van die Constantia Medikliniek. Hy het gesê hy moet persoonlik praat oor die situasie. Kobus het 'n koue rilling gevoel. Die direkteur van die hospitaal waar alles gebeur het, wat persoonlik na sy huis kom. Dit kon nie goeie nuus wees nie. Waar is hy? In die biblioteek, meneer. Ek het koffie bedien, maar hy lyk baie angstig. Kobus het na Mia gedraai. Kleintjie, kan jy 'n rukkie na jou kamer gaan? Ek moet met hierdie meneer praat. Die dogtertjie het haar pa se gesig bestudeer en sy spanning opgemerk. Dit gaan oor my. Oor die fout in die hospitaal. Kobus het gehuiwer, maar besluit om eerlik te wees. Waarskynlik ja. Kan ek bly? Ek wil weet wat met my gebeur het. Die versoek het Kobus onkant gevang. Aan die een kant wou hy Mia beskerm teen moontlik ontstellende besonderhede, aan die ander kant het hy haar begeerte om haar eie geskiedenis te verstaan gerespekteer. Ons kan dit so doen, ek praat eers met hom, en as ek dink dis gepas, roep ek jou daarna. Wat dink jy? Mia het die voorstel oorweeg en geknik. Goed. Ek sal in my kamer wag saam met meneer Bamboes en worteltjies. Toe Kobus die biblioteek binnekom, het hy 'n middeljarige man senuweeagtig tussen die rakke sien loop.
Dr. Anton Brink, direkteur-generaal van die Constantia Mediklinisch, was in die mediese gemeenskap bekend vir sy bekwaamheid en integriteit. Sy gesig, gewoonlik kalm, het duidelike tekens van stres getoon. Dr. Brink het Kobus hom formeel gegroet. Waaraan het ek u besoek te danke? Die dokter het vinnig omgedraai asof verras. Meneer De Villiers, dankie dat u my sonder vooraf kennisgewing ontvang. Eintlik het ek nie veel keuse gehad nie, het Kobus koel geantwoord. U het by my huis opgedaag. Ek vra om verskoning vir die indringing, het die dokter gesê, duidelik ongemaklik. Maar die saak is van uiterste dringendheid en delikaatheid. Ons het 'n kennisgewing van die prokureur Morne Pinaar ontvang oor 'n situasie wat u dogter betrek. Dogters, het Kobus reggestel. Die situasie betrek my 2 dogters. Een wat ek verloor het en een wat ek, danksy 'n katastrofiese fout in die instelling, vir 6 jaar lank gedink het ek verloor het. Die dokter het bleek geword. Meneer De Villiers, ek het geen woorde om uit te druk hoe jammer ons is oor wat gebeur het nie. Ek het persoonlik gekom om institusionele verantwoordelikheid vir die foute aanvaar en te verseker dat ons alles in ons vermoë sal doen om sover moontlik die skade wat veroorsaak is, te herstel. Herstel, het Kobus herhaal, 'n tikkie bitterheid in sy stem. Hoe presies beplan u om 6 jaar se skeiding te herstel? Hoe beplan u om die trauma te vergoed van 'n kind wat as oorlede aangegee is, terwyl sy eintlik gelewe het? Of die lyding van ouers wat treur oor 'n dogter wat nie weg was nie? Dr. Brink het sy oë laat sak. Ek weet daar is geen moontlike vergoeding vir so 'n tragedie nie. Wat gebeur het, was die gevolg van 'n sistemiese fout in ons protokolle op daardie chaotiese nag. Dit was nie kwaadwilligheid of doelbewuste nalatigheid nie, maar 'n verskriklike kombinasie van menslike en administratiewe foute in 'n kaskade. En wie sal vir hierdie foute verantwoordelik gehou word? Ek, as direkteur, aanvaar die finale verantwoordelikheid, het die dokter ferm geantwoord. Ons het reeds 'n volledige interne ondersoek begin om al die foutpunte te identifiseer en protokolle te implementeer om te verhoed dat so iets weer gebeur. Ons is tot u beskikking vir enige regsprosedures wat u wil begin. Kobus het die man vir 'n lang oomblik bestudeer. Die woede wat hy verwag het om te voel, was vreemd afwesig, vervang deur 'n diep uitputting. Ek stel nie belang in regsgedinge nie, dokter. Geen skadevergoeding sal die verlore jare terugbring nie. Ek verstaan, het die dokter geantwoord en opreg verlig gelyk. Nietemin erken die hospitaal die erns van wat gebeur het en wil graag, as 'n simboliese gebaar, 'n opvoedkundige fonds vir die dogter aanbied, wat al die koste van haar opleiding tot nagraadse studies dek, as sy dit sou verkies. Kobus het amper gelag oor die ironie. Geld is nie 'n probleem nie, dokter. Ek kan die beste opvoeding betaal wat Mia sou wou hê. Ek verstaan. Tog wil ons graag op een of ander manier bydra. Die dokter het gehuiwer voordat hy voortgegaan het. Daar is ook 'n ander saak wat ons moet bespreek. Oor die gesin wat haar aangeneem het. Kobus het onmiddellik waaksaam geword. Wat van hulle? Volgens ons voorlopige ondersoek het die Fourie egpaar Mia deur wettige kanale aangeneem. Hulle kon onmoontlik van die fout geweet het. Die hospitaal se maatskaplike dienste het die baba vir aanneming gestuur nadat niemand haar opgeëis het nie, omdat hulle geglo het haar biologiese ouers het geweet sy het gesterf. Ek weet dit. Ek blameer nie die Fouries nie. Eintlik is ek diep dankbaar vir hulle dat hulle Mia so goed liefgehad en versorg het. Die dokter het verbaas gelyk oor die antwoord. Dit is baie edel van u, meneer De Villiers. Baie mense in die posisie sou iemand soek om te blameer. Ek het al te veel tyd met woede en pyn gemors, dokter. Wat ek nou wil hê, is om vorentoe te beweeg en vir Mia die beste moontlike lewe te gee. Na 'n pouse het Kobus voortgegaan. Daar is nog een ding wat ek wil vra. Enigiets wat moontlik is. Ek wil al Mia se mediese rekords hê sedert haar geboorte. Ek moet presies weet wat met haar gebeur het, watter behandeling sy ontvang het, enige toestand wat sy dalk ontwikkel het. Haar volledige mediese geskiedenis. Beslis. Ek sal dit persoonlik reël. En as ek mag voorstel, wil ons graag 'n volledige gesondheidsevaluering vir Mia aanbied, met ons gespesialiseerde pediatriese span. Kobus het die aanbod oorweeg. Alhoewel hy die hospitaal gewantrou het na wat gebeur het dit sin gemaak dat Mia ondersoek word deur dokters wat haar geskiedenis van geboorte af ken. Ek sal daaroor dink.
Nou, as u my sal verskoon, moet ek gaan kyk hoe dit met Mia gaan. Die dokter het geknik en 'n persoonlike kaartjie aan Kobus oorhandig. My private selfoonnommer is op die agterkant geskryf. Ek is 24 uur per dag beskikbaar vir enigiets wat u nodig het. Nadat hy Brink na die deur vergesel het, het Kobus direk na Mia se kamer opgegaan. Hy het die dogtertjie op haar huisiebed gevind, besig om deur 'n avontuurboek te blaai, met worteltjies en minder bamboes versigtig langs haar geplaas. "Hallo," het hy saggies gesê en aan die oopdeur geklop. "Mag ek inkom?" Mia het geknik en die boek toegemaak. Wat wou die man van die hospitaal hê? Kobus het op die rand van die bed gaan sit. Hy het kom om verskoning te vra vir die fout wat hulle gemaak het en om hulp aan te bied. Watter soort hulp? Hulle wil toegang gee tot al jou mediese rekords van dat jy gebore is en volledige gesondheidsondersoeke aanbied, as ons dit nodig het. Mia het die inligting oorweeg. Was dit hy wat die papiere omgeruil het en gesê het ek het jy weet? Nee, dit was nie hy persoonlik nie. Dit was 'n fout wat verskeie mense betrek het. Is jy kwaad vir hulle? Die direkte vraag het Kobus laat nadink. Ek was aan die begin baie kwaad. Maar nou dink ek is meer gefokus daarop om vorentoe te beweeg, om ons lewe saam te bou. Mia het geglimlag, duidelik verlig. Dis goed. Mamma Susan het altyd gesê om kwaad te bly is soos om gif te drink en te hoop die ander persoon word siek. Kobus het gelag oor die wysheid in die gesegde. Jou mamma Susan was 'n baie wyse vrou. Ja, sy was. Mia het gehuiwer voordat sy die volgende vraag gevra het. Sal ons eendag presies uitvind wat daardie nag gebeur het? Hoe hulle my met 'n ander baba verwar het? Waarskynlik ja. Die hospitaal ondersoek al die besonderhede. Maar die belangrikste is dat ons nou saam is. Mia het nader gekom en Kobus spontaan omhels. Ek is bly ek het jou gevind, al het dit so lank geneem. Ek ook, kleintjie. Ek ook. Later daardie aand, nadat Mia aan die slaap geraak het, het Kobus in sy persoonlike studeerkamer gesit, 'n onaangeraakte glas whisky voor hom. Stefan se woorde het in sy gedagtes weerklink, Mia het jou heel nodig. Hy het die telefoon opgetel en 'n nommer geskakel wat hy vroeër neergeskryf het. Ter Olivier. Is Kobus de Villiers. Ek het vandag u kliniek gebel. Ja, presies. Ek wil graag 'n afspraak vir myself maak. Terapie. Hy het 'n oomblik stil gebly en na die antwoord aan die ander kant geluister. Ja, so gou as moontlik. Ek het 'n dogter wat nou van my afhanklik is. Toe hy die telefoon neersit, het Kobus 'n vreemde gevoel van verligting gevoel. Vir jare het hy alleen die las van sy verliese gedra en geweier om hulp te soek, asof dit 'n soort swakheid was. Nou, vir die eerste keer, het hy erken dat hy ondersteuning nodig het, nie net vir homself nie, maar vir Mia. Op die tafel langs die telefoon het 'n onlangse foto van Mia wat in haar nuwe kamer glimlag, omhels deur worteltjies en minder bamboes, gelyk of dit onder die lig van die lamp skyn. Kobus het die fotoraam opgetel en sy dogter se gesig bestudeer, so soortgelyk aan Anja se en terselfdertyd uniek in haar uitdrukkings en persoonlikheid. Ons sal oukei wees, het hy aan die foto beloof. Almal van ons. 3 maande het verloop sedert die dag toe Mia aan Kobus se skouer in die begraafplaas geraak het en hul lewens vir altyd verander het. Die roetine in die de Villiers herhuis het 'n nuwe ritme gevind, nie meer gesentreer op pyn en afwesigheid nie, maar op die stralende teenwoordigheid van die dogtertjie wat die voorheen leë ruimtes gevul het. Mia se groen en perskamer het die hart van die huis geword, 'n lewendige ruimte, vol boeke, tekeninge en klein versamelings wat sy begin het, skulpe wat op die strand gevind is tydens 'n naweek in Hermanus, gekleurde klippies uit die tuin, droë blare met interessante vorms. Die mure voorheen leeg, het nou haar tekeninge en stories uitgestal wat met die versigtige handskrif van 'n toegewyde kind geskryf is. Die klavierlesse met Elna 2 keer per week na werk by die kantoor, het 'n verrassende sukses gebleik te wees. Mia het 'n natuurlike talent getoon wat Elna aan Anneliese se genetiese erfenis toegeskryf het. Haar vingers het dieselfde fynheid in die akkoorde, het die sekretaris se pianis na een van die lesse opgemerk. Dis asof die musiek in haar bloed is. In sy werk het Kobus 'n nuwe balans gevind. 3 dae per week by die kantoor, 2 dae van die huis af werk, met belangrike vergaderings wat geskeduleer is om saam te val met Mia se klasse by Laerskool Welgemoed, waar sy tot die einde van die skooljaar gebly het, soos beloof.
Die besluit oor die oordrag na Hoërskool Rondebosch die volgende jaar was nog oop, met Mia wat gewissel het tussen entoesiasme vir die magnifieke biblioteek en die teensin om haar vriende te verlaat. Die weeklikse terapiesessies met Dr. Olivier het 'n noodsaaklike deel van Kobus se lewe geword. Stadig het hy begin om nie net die verlies van Anneliese en Anja te verwerk nie, maar ook die oorlewende se skuld wat hy so lank gedra het. Jy het die reg om weer gelukkig te wees, het die terapeut vir hom in 'n besonder intense sessie gesê. Dit verminder nie die liefde wat jy vir hulle gevoel het nie. Op daardie Sondagoggend het Kobus wakker geword met die sagte klank van die klavier wat van onder af gekom het. Mia het onlangs geleer om Beethoven se vir Elise te speel en het ywerig geoefen met elke vrye oomblik. Die instrument wat jare lank stowwerig gebly het, het die huis weer met musiek gevul. Dit word al hoe beter, het hy opgemerk en die musiekkamer nog in sy kamerjas binnegekom. Mia het geglimlag en aangehou speel. Elna sê ek kan aan die kerskonsert deelneem as ek aanhou oefen. Ek is seker jy sal die ster van die vertoning wees. Die dogtertjie het die stuk met 'n flourisse voltooi en op die klavierbank gedraai. Kan ons vandag gaan? Kobus hoef nie te vra waarheen nie. Oor die afgelope 3 maande het hulle 'n ritueel geskep. Elke eerste Sondag van die maand het hulle die begraafplaas besoek waar Willem en Susan begrawe is. Op die 3de Sondag het hulle na Anneliese en Anja se graf gegaan. Dit was 'n manier om al die mense wat hulle liefgehad en verloor het, te eer. Natuurlik kan ons. Na ontbyt. By ontbyt het Mia opgewonde vertel van haar nuutste skoolprojek, navorsing oor Suid-Afrikaanse volksverhale. Juffrou Denise sê my werk oor die tokkelossie was die beste in die klas. Ek gaan dit by die kultuurfees vir die hele skool aanbied. Dis wonderlik, Mia, ek sal in die voorste ry wees. Beloof jy? Selfs as jy 'n belangrike vergadering het. Ek beloof. Niks is belangriker nie. Die uitdrukking van vreugde op Mia se gesig was elke woord van daardie belofte werd. Kobus het geweet hy het in die verlede foute gemaak deur toe te laat dat werk hom van kosbare oomblikke met Anja weghou. Hy sou nie dieselfde patroon herhaal nie. Kobus se selfoon het gelei en die oomblik onderbreek. Dit was Morne Pinaar, die prokureur wat Mia na sy lewe teruggebring het. Kobus. Goeiemôre. Jammer om op 'n Sondag te bel, maar ek het belangrike nuus. Die prokureur se stem het vreemd gespanne geklink. Het iets gebeur, Morne? Nie presies nie. Maar ek het die resultate ontvang van die onafhanklike ondersoek wat ons oor die voorval in die hospitaal gehuur het. Ek dink jy moet dit so gou as moontlik sien. Kobus het gehuiwer en na Mia gekyk wat vrolik 'n roosterbrood met konfyt geëet het. Vandag sal nie goed wees nie. Ons het planne vir die dag. Ek verstaan. Môre dan. Dis regtig belangrik. Goed. Ons kan om 10:00 by my kantoor ontmoet. Nadat hy die telefoon neergesit het, het Kobus besef dat Mia hom fyn dophou. Was dit oom Morne, het sy gevra. Ja. Hy het meer inligting ontdek oor wat in die hospitaal gebeur het. Mia het ernstig geknik. Slegte goed. Ek weet nie, kleintjie. Ek sal môre uitvind. Ek wil saam met jou gaan, het sy met verrassende fermheid verklaar. Mia, ek weet nie of dit 'n goeie idee is nie. Dit kan iets wees wat moeilik is om te hoor. Dis ook my storie, het sy aangevoer. Ek wil die waarheid weet. Kobus het sy dogter se vasberade gesig bestudeer. Oor hierdie maande het hy geleer dat daar agter Mia se soetheid 'n verrassende krag was. Miskien was dit die gevolg van alles waardeur sy was, die verlies van haar aanneemhouers, die ontdekking van haar ware identiteit, die aanpassing by 'n heeltemal nuwe lewe. Of miskien was dit bloot deel van wie sy was. Goed, het hy uiteindelik ingestem. Maar as dit op enige oomblik te veel word, beloof my jy sal sê. Ek beloof, het sy plegtig geantwoord. Die begraafplaas was rustig op daardie Sondagoggend. Mia het vasberade tussen die grafstene gestap en 'n klein ryker wit madeliefies gedra om op Anneliese en Anja se graf te plaas. Oor die afgelope paar maande het hierdie besoeke minder pynlik geword en meer soos 'n viering van die herinneringe wat hulle gedeel het. Toe hulle by die bekende grafsteen aankom, het Mia die blomme versigtig gerangskik en toe op die gras gaan sit, soos sy altyd gedoen het. Kobus het langs haar gestaan en na die inskripsie gekyk wat hy uit sy kop geken het. Mamma, het Mia in haar gewone gesprek met die graf begin, ek het vandag vir Elise heeltemal gespeel.
Elna sê ek het pianisvingers soos jy gehad het. Kobus het saggies geglimlag. Dit was buitengewoon hoe Mia met Anneliese gepraat het, asof sy haar persoonlik geken het. En Anja, ek het die eerste plek in die skool se storiekompetisie gewen. Ek het geskryf oor 2 tweelingsusters wat kon voel wat die ander een voel, selfs wanneer hulle geskei was. Mia het haar verslag van die week se nuus voortgesit, die klasse, die nuwe triek wat sy geleer het om te doen met die skaatsplank wat Kobus vir haar gekoop het, onder protes van Tannie Griet, wat die sport te gevaarlik gevind het, die sterre wat sy met die klein teleskoop op haar stoep waargeneem het. Môre gaan ek meer uitvind oor wat in die hospitaal gebeur het sy uiteindelik gesê, haar stem wat ernstiger word. Ek hoop dis nie iets te hartseer nie. Na 'n oomblik van peinsende stilte het Mia opgestaan en 'n klein pakkie wat in gekleurde papier toegedraai was, uit haar rugsak gehaal. Sy het dit versigtig langs die blomme geplaas. "Wat is dit?" het Kobus nuuskierig gevra. "'n Geskenk vir Anja. Dis 'n storieboek wat ek net vir haar geskryf het, sodat sy kan weet wie ek is, as sy ons van iewers af dophou." Die eenvoud van die gebaar en die diepte van die gedagte het Kobus soos 'n golf getref. Trane het in sy oë gebrand terwyl hy langs sy dogter gekniel en haar omhels het. "Ek is seker sy sou mal daaroor gewees het hy gefluister. Die volgende oggend het Kobus se kantoor by De Villiers Konstruksie vreemd formeel gelyk vir die gesprek wat hulle op die punt was om te hê. Morne Pinaar het stiptelik om 10:00 aangekom, met 'n dik leer en 'n ernstige uitdrukking. Hy het verbaas gelyk toe hy Mia langs Kobus se lesenaar sien sit en rustig teken. "Ek het nie geweet Mia sou teenwoordig wees nie," het hy huiwerig opgemerk. "Sy het daarop aangedring," het Kobus verduidelik. "En ek het saamgestem dat sy die reg het om te weet." Morne het stadig geknik. "Ek verstaan. Wel, kom ons kom dan by die saak." Hy het die leer oopgemaak en verskeie dokumente uitgehaal. "Soos julle weet, het ek 'n onafhanklike span gehuur om die voorval by die Constantia Medikliniek te ondersoek. Ons wou presies verstaan hoe die identiteitsomruiling plaasgevind het en hoekom niemand die fout vir so lank ontdek het nie." Mia het haar oë van haar tekening opgelig, aandagtig. "Die ondersoek het 'n reeks beduidende institusionele foute aan die lig gebring," het Morne voortgegaan. "Die mees verrassende was egter dat die wortel van alles 'n veel meer persoonlike fout was." "Hoe so?" het Kobus geïntrigeerd gevra. Morne het diep asem gehaal. "Ons het ontdek dat die hoofsuster van daardie nag, Sari Venter, die tante was van die baba wat werklik oorlede is, die kind met wie Mia verwar is." "Wat?" Kobus het 'n koue rilling langs sy ruggraat gevoel. "Volgens die getuienisse wat ons kon kry, het Sari 'n niggie gehad wat op dieselfde nag in dieselfde hospitaal geboorte geskenk het, ook met ernstige komplikasies. Haar niggie se baba het werklik nie die resusitasiepogings oorleef nie." Mia het heeltemal opgehou teken en met volle aandag geluister. In die verwarring van daardie noodgevalnag, toe Mia inderhaas na die ander hospitaal oorgeplaas moes word, het Sari blykbaar 'n geleentheid gesien. Sy het die rekords doelbewus verander en die identiteite van die 2 kinders omgeruil. "Sê jy dit was nie 'n fout nie, maar iets opsetlik?" Kobus se stem het skaars sy verontwaardiging bedwing. "Ja. Die bewyse dui daarop dat sy haar niggie die pyn van die verlies van haar dogter wou spaar. In die oorspronklike rekords wat ons in die agterkamers van die hospitaal gevind het, was die baba wat oorlede is, korrek geïdentifiseer. Maar in die amptelike dokumente wat julle onderteken het, was die name omgeruil." "My hemel," het Kobus gemompel en sy hand oor sy gesig gevee. "En wat het met daardie ander gesin gebeur? Met haar niggie?" Sy het die nuus ontvang dat haar dogter vir intensiewe behandeling oorgeplaas is, maar is later ingelig dat die baba oorleef het en goed was. 2 dae later het die jong ma egter ernstige komplikasies gehad en nie oorleef nie. So hierdie Sari, sy het die heeltyd geweet." Kobus se stem het gebewe van ingehoue woede. "Sy het geweet my dogter lewe en het toegelaat dat ons glo sy is oorlede." "Blykbaar ja. En na haar niggie se dood het sy blykbaar paniekerig geraak. In plaas daarvan om die fout reg te stel, het sy toegelaat dat Mia vir aanneming gestuur word. In die dokumentasie het sy verlating beweer." "Hoe kan hulle dit 'n fout noem?" het Kobus skielik opgestaan. "Dit was 'n doelbewuste kriminele daad." Morne het sy hand in 'n paaiende gebaar opgelig. "Ek stem heeltemal saam. En daar is meer. Toe ons hierdie ondersoek 3 maande gelede begin het ons probeer om Sari Venter op te spoor om haar te ondervra. Ons het ontdek dat sy 2 jaar gelede aan kanker oorlede is.
So ons sal haar nooit regtig kan konfronteer nie, het Kobus bitterlik afgesluit. Nee. Maar die hospitaal het volle verantwoordelikheid aanvaar vir die institusionele foute wat toegelaat het dat een persoon die rekord sonder behoorlike toesig manipuleer. Gedurende die hele gesprek het Mia stil gebly en elke woord geabsorbeer. Nou het sy haar klein stemmetjie opgelig, daardie ander baba, die een wat regtig oorlede is. Wat was haar naam? Morne het sy papiere geraadpleeg. Anna Mart. En is sy met my naam begrawe? Die onskuldige en diep ontstellende vraag het die twee mans ongemaklike blikke laat uitruil. Tegnies ja, het Morne versigtig geantwoord. Mia het vir 'n oomblik stil gebly en toe met verrassende kalmte gesê, dis nie reg nie. Sy verdien haar eie grafsteen met haar eie naam. Kobus het na sy dogter gekyk, beïndruk met haar wysheid. Jy is reg, Mia, ons sal dit regstel. 3 dae later, onder 'n verrassend helder oktoberhemel vir Kaapstad, was Kobus en Mia weer in die Helderberg gedenktuin. Hierdie keer het hulle egter nie net kom kuier nie. Vergesel deur 'n werknemer van die begraafplaas en Morne Pinaar, het hulle na 'n klein graf in die oudste deel van die terrein gestap. Daar het 'n eenvoudige grafsteen die naam Mia de Villiers en die datum van wat almal geglo het haar geboorte en dood was, vertoon. Langs dit is 'n nuwe witmarmersteen geïnstalleer met die naam Anna Mart van Wyk en dieselfde datums. Ons het die meisie se familie aan vaderskant opgespoor, het Morne verduidelik terwyl hulle gestap het. Hulle het nooit van Anna Mart se bestaan geweet nie. Haar ma het die swangerskap vir haar familie weggesteek en beplan om die dogter alleen groot te maak. Toe ons hulle oor die gebeure ingelig het, was hulle verpletter, maar ook diep dankbaar om uiteindelik die waarheid te weet. Kom hulle vandag, het Kobus gevra. Hulle het 'n private oomblik later verkies. Hulle het gevoel hierdie oomblik moet julle sin wees. Toe hulle by die grafsteen aankom, het Kobus 'n klein gereedskapskis wat hy saamgebring het, op die grond neergesit. Daaruit het hy 'n hamer en 'n bytel gehaal. Is jy seker jy wil dit self doen, het Morne gevra. Die begraafplaas het gespesialiseerde personeel aangebied. Ek is seker, het Kobus ferm geantwoord. Hy het na Mia gedraai, wat alles met plegtige oë dopgehou het. Is jy gereed? Die dogtertjie het geknik en nader gekom om langs hom te staan. Met doelbewuste en versigtige bewegings het Kobus aan die ou grafsteen begin werk. Hy het dit nie heeltemal vernietig nie, net die naam verwyder wat nooit daar moes gewees het nie. Elke slag van die hamer het gelyk of dit nie net fragmente van klip vrylaat nie, maar ook stukke van die pyn en die leuen wat 'n lewe so lank gedefinieer het. Hierdie grafsteen was 'n leuen, het hy gesê, sy stem gebroke van emosie. Jy lewe, Mia, jou suster is weg, maar jy is hier. Toe hy klaar was, het net die datums op die oorspronklike steen oorgebly. Langs dit het die nuwe grafsteen in die son geskyn en uiteindelik vir Anna Mart haar ware identiteit gegee. Mia het nader gekom en 'n klein ryker blomme tussen die twee grafstene geplaas, die helfte wit madeliefies, die helfte sonneblomme. Vir Anna Mart en vir Anja het sy saggies verduidelik, sodat nie een van hulle alleen voel nie. Kobus het sy dogter omhels en albei het vir 'n lang oomblik so gestaan, verenig nie net deur bloed nie, maar deur die buitengewone reis wat hulle afgelê het om mekaar te vind. Toe hulle die begraafplaas verlaat, het Kobus gevoel asof 'n hoofstuk uiteindelik afgesluit word, wat 'n ander toelaat om werklik te begin. Die waarheid, hoe pynlik ook al, is geopenbaar. Die leuns ongedaan gemaak. Die name reggestel. Mia het sy hand styf vasgehou terwyl hulle terug na die motor gestap het. Haar tree, voorheen huiwerig op hierdie plek van moeilike herinneringe, het nou ligter gelyk. Waarheen gaan ons nou, het sy gevra en opgekyk met daardie groen oë wat 'n konstante herinnering was aan alles wat Kobus verloor het en, wonderbaarlik, ook gevind het. Huis toe, het hy met 'n glimlag geantwoord. Ons gaan huis toe. In die motor terwyl Kaapstad by die vensters verbygeflits het Kobus in die terugspieël na Mia op die agtersitplek gekyk. Sy het 'n klein notaboekie uit haar rugsak gehaal en gekonsentreerd geskryf. Wat skryf jy, het hy gevra. 'n Storie, het sy geantwoord sonder om op te kyk. Oor 'n meisie wat ontdek het sy het 2 families en 2 name, maar net een hart. Kobus het geglimlag en 'n vrede gevoel wat hy in jare nie ervaar het nie. Die pad vorentoe sou steeds uitdagings hê, regskwessies om op te los, aanpassings om te maak, herinneringe om te eer. Maar vir die eerste keer het hy werklik voorbereid gevoel om dit aan te pak.
Die fortuin wat voorheen betekenisloos gelyk het nou 'n doel gehad om vir Mia nie net materiële gemak te bied nie, maar geleenthede om haar talente en haar natuurlike goedhartigheid te ontwikkel. Die besigheidsryk wat hy gebou het, sou dien as 'n platform om 'n werklike verskil te maak in die wêreld waarin sy sou leef. En wat die onderstelbare verliese betref, Anneliese, Anja, die jare wat hy nie saam met Mia kon spandeer nie, was Kobus besig om, dag vir dag, te leer om dit nie in 'n las te verander om te dra nie, maar in 'n bron van dankbaarheid vir wat hy nog gehad het. Toe hulle by die herhuis aankom, het Mia dadelik na die klavier in die musiekkamer gehardloop. Haar klein vingertjies, al hoe vaardiger, het 'n melodie begin speel wat Kobus onmiddellik herken het, die wiegeliedjie wat Anneliese altyd vir Anja gespeel het. "Hoe ken jy daardie liedjie?" het hy verbaas gevra. "Ek weet nie," het Mia geantwoord en aangehou speel. "Ek het dit net in my kop gehoor van dat ek met lesse begin het. Elna het my gehelp om die regte note te vind." Kobus het langs haar op die klavierbank gaan sit en geluister na die melodie wat hy geglo het vir altyd verlore was. Op een of ander manier, deur bloed, geheue of iets dieper wat die wetenskap nie kon verduidelik nie, het Anneliese se musiek sy pad terug huis toe gevind. Soos Mia self gedoen het. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Kobus en Mia het julle harte diep geraak. Om hierdie reis van intense emosies voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale. Vind dit hier deur links te klik. As hierdie storie gevoelens in julle wakker gemaak het, moenie vergeet om in te teken op ons kanaal en hierdie video 'n like te gee nie. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die menslike lewe in sy vele fasette verken. Wat het julle gedink van hierdie onwaarskynlike ontmoeting tussen pa en dogter? Deel julle indrukke in die kommentaar en vertel ons watter oomblik julle die meeste geraak het. Ons sien uit daarna om julle menings te lees.